Welkom by die Klipkouer Sakeondersteuningsnetwerk Potgooi Radio episode, oftewel die Klipkouer Son Potgooi Radio episode waar ons elke Vrydagoggend tussen 6 en 8 regstreeks met jou gesels. Die program word in 3 afdelings verdeel, naamlik digitale bemarking en tegnologie, regsaspekte van besigheid en finansies. Lekker leer en lekker luister. Môre, julle lekker mense. Goeiemôre. Ernest, Maree, Môre. Dewald, Môre. lyk die dinge? Te lekker. Lekker reën gehad hierdie week, hè? Maar net sê, bly vir die lekker reën of hier. So nice. Dis fantasties. Hoorie, dankie dat jy luister. Is Klipkouer Son, die Sakeondersteuningsnetwerk se Potgooi radiostasie. Ek moet nog daai stem oefen, hè. Welkom, ons gaan 'n bietjie besigheid gesels. Welkom by week 2 van die program. As jy die eerste keer inskakel, ons fokus, ons gaan 'n bietjie incheckie met mekaar tendense gesels, vir spesifieke tendens wat ons sal uitlig, en dan van daar af gaan ons 'n bietjie in die geskiedenis kyk, iets wat interessant is, 1 of 2 goeters. Tweede deel van die program fokus ons op digitale bemarking en tegnologie. Derde deel regspraak wat meer op die regsaspekte. Wat is die regte? Want ek weet nie wat om te sê, die regse goeters van besigheid. Ja, dit klink so AWB, die ja, regse goeters. Ja, nee, regs, dit is maar law, hè? Law. Die wet is die wet. Die wet van Transvaal. Ja. Wet van Transvaal. Die lang arm van die gereg. En dan laaste maar nie die minste nie, Ernest van die visbesigheid, boervin. Nee, is 'n grap, is 'n flou grappie. Maar ons gaan praat oor visproteïene, nee. So ons gaan nou kom by tendense. Ons gaan Interessante ding wat daar so wat die mag mens doekkoppe sê. Dit is 'n jare biere, nee? Weet jy gedink praat ek van? Jy sien ek was nou bang aan wie ek begin dink. Maar net voor ek wegspring, ek is heeltemal gerattel vanmôre, nee. En ek verstaan nie hoekom ek ongerattel word nie. Want Ernest kom in, en hy wil by my, ek dacht nou, Ernest is 50% van die tyd, is hy 'n clown, en hy vra vir my, hoekom is my TV in die boardroom? Ek sê vir Jacques, ek wil nou nie kom paniek saai nie, maar sy boardroom televisie lê op die vloer. Ek moet dit so wees. Moes nie. Dit moes nie so wees nie, en ons het toe Maar ek sien hy's nou curved. hy's curved, Afgery. en ek kan bevestig, 'n smart TV is, hy mag dalk slim wees, maar hy kan nie op nie. Hy is nie resilient nie. Hy is nie Hy is taaf nie nie. veerkragtig. Hy is slim, maar hy is dom. Hy moes vasgehou het. En die oomblik toe ek en Dewald daar instap en ons sien Jacques se droepie gesig en hy sê hy wil vir ons wys wat gebeur het, sien ek en Dewald dadelik dieselfde ding. Die bols is te naby mekaar. Ja, maar dit Dit is al wat mense sien, is hierdie gate in die muur wat heeltemal te naby mekaar is vir daai En te klein vir die TV. En daai kan mense natuurlik, ons kan daai 'n bietjie uitpak op 'n stadium van die klein proses wat wat dit om daai klein skroef. jy weet, en ek moet sê DIY ouens, goeie ouens is skaars, nee. En ek dink ek kan nie eens onthou wie daai storm nou al 2 jaar gelede, maar wiever daai Willie Wally was, ek sal hom graag. Ek is nou effens nervous, want ons het die week by die kantoor 'n TV op die drywalling gehang. Ek dink vat jou, daai is 'n teken. Dit is 'n teken wat hy hierso. Wag, ek's nou terug, ek gaan iemand bel. Dan ek kan 'n klein TV wees. Ek dink is relatief van die grootte van die TV. Maar kom ons spring 'n bietjie weg. Maar ons het 'n paar interessante goed. Ons het daarom die datum reg hierdie keer. Dit is 28 Oktober. Het ons almal dit as die 28. Ons het dit bevestig. Baie dankie. Yes, ek is amper uit gewees laas, hè. In die geskiedenis, daar's 'n paar interessante goed. Kom ons kyk 'n bietjie. Wel, die skrywer Ernest Hemingway het 'n Nobelprys gekry vir skryfwerk, literatuur in 1954. Het een van julle al 'n Hemingway boek gelees? Nee. Ek is bly jy vra, maar ja, is nou interessant want ons het ek het verlede week het ek 'n boek, 2 van sy boeke onlangs geluister, The Old Man in the Sea, en ek het 'n Mobile Feast is die mees onlangs een wat ek geluister het. Ek's baie lief vir Audible, obviously. Ek ook van 'n Ek audioboek. verkies, ek lê in die bed in die donker en luister.
En hy het geskryf van sy tyd se jong man. Hy was in sy 20's, dit was in die 20er jare in Parys. En hoe dit wat interessant was daai jaar in Parys was dit die goedkoopste stad om te gaan bly en eet en so nie net was dit hierdie creative hub nie, né? Wat interessant, want jy het van die beste skrywers in die wêreld, Scott Gerald wat Great Gatsby geskryf het, Gertrude Stein, Picasso was daar besig om sy tande te slyp. Maar ja, dis interessant hoe dit goedkoop was, bekostigbaar was en jy het hierdie ongelooflike stad en hub. Was nou interessant weer die samekoms van hierdie mense saam, die sinergie en hoe daarna die uitskieters ook kom. En ek wil amper al sê dis loslaks die mense met wie jy jouself omring. Weet as jy saam met A-players is, ons altyd sê, dit maak dat jy ook next level gaan. Daai is dieselfde. Dus weet ek dink tipies nou Silicon Valley van 'n tegnologie perspektief. So as jy 'n klomp creatives ook saambring, ek dink kan crazy ook wees natuurlik. Maar ja, daar's definitief goeie ouens wat uitkom en ek dink jy inspireer mekaar. Ek dink daar's die ding, jy weet. As ek goed is, dis soos 'n A-span rugby ook of weet as jy eendag goed is, dit vat jou net next level. En dit trek waarskynlik die mark ook. Ek seker as iemand vir jou kuns koop en gaan jy sien toe en vir hulle ook dan goed, jy word beter en kans dat jy raak gesien word en gekoop word is ook beter. Dit is, en daai is vir my weer, daai wat jy omring, en ek moet vir jou sê, daai is vir my, as ek dit so luister, en van die goed wat ek al, ou flieks wat ek al gekyk het, waar daai, soos ek sê ou flieks, ek het ek dink so 2 jaar terug 'n dokumentêr gekyk, van daar so vallei in in California, en in daai stukkie vallei, ek het nou die naam vergeet, daar het die Rolling Stones daar gebly, Buffalo Springfield wat later Crosby, Still, Nash & Young was, die Rolling Stones, dis letterlik aan klop die ou in die deur, ouens is besig om jam, hier's Mick Jagger, dan kom stap hulle in en hulle begin net jam, ek weet, in kuier en braai, maar in die proses slyp hierdie ouens mekaar, so mense kan nie, natuurlik is dit ons legendes vandag, ek dink Bob Dylan het ook, nee, hy het ook 'n Nobel prys gewen vir, is dit nou musiek obviously, maar ek dink nie, hy het opgedaag eers vir dit, hy waren nie meer seker goed nie, maar ja, dit is, ek is jaloers amper, en ek dink dit is die laaste ding wat ek daaroor sal sê, is soos Silicon Valley, ek onthou, ek was nog nooit in San Francisco nie, maar een van my pelle was daar, betrokke by 'n start-up gewees, en ek het altyd van gevra, wat het jy gevoel, wat sien jy daar, toe sê hy net vir my, jy kan nie die energie in die lug, kan nie gebied word nie, maar jy kan nie katte pys nie, kan nie môre Silicon Valley, eendag gaan ek weet Londen probeer dit doen met die Silicon Roundabout, nee. Ons probeer dit ook doen met Silicon Cape, weet, die onder by ons. Ja, exactly, maar jy kan, daar's 'n sekere samekoms van omstandighede, besighede, universiteit natuurlik 'n feeder, ek dink dis hoekom Stellenbosch en so aan is goed geposisioneer, dit is 'n klein radius, so die resep is daar, dink ek om dit te maak werk, maar jy kan nie kultuur forceer nie. Jy kan dit nie forceer nie. Het jy al daai Belleville Rock City gesien, daai dokumentary oor hoeveel Suid-Afrikaanse bands kom uit Belleville uit? Voorstad in die Kaap. Wat gaan net sommer so vinnig lees en julle sal hierdie name herken. Volkhof Polisiekar, Springbok, Newtgulls, Foto na Dans, Eiking, Jack Panic, Kobus, Funko Cartel, New Holland, Ashtray Electric, Thief, Lukraak Gitaar, Tatum en Jewels Fantasties. Almal van Belleville. En dan is Jack net oor kan die pad van Parow af. O ja, net daar. Ek dink hy kom van Durbanville af, maar nie te min, Jack Parow. Maar dit is baie interessant. Ander kan die treinspoor, maar nou moet ek vir jou sê, interessant genoeg, jy moet kyk hoeveel kunstenaars kom met die moot uit. Ek kyk nou selfs soos van Pletsen en daai ouens, daar's klomp ouens, as ek dink selfs, wie is die rockstar legend wat uit Pretoria uitkom, of waar bo uitkom, is so Botha. Wat sy naam? Dani. Ja man. Ek weet, dis 'n kerk rockstar. Ek praat nou van die ateïstiese rockstar. Wat was ou Pik Botha se seun man? Jack Hammer kom uit daai wêreld. So dis interessant, daar's iets in die DNA. Maar maar ja, sê daar's iets in die Pretoria water. Daar's iets in daai rivier waar daar is. Ander, ek meen, dis soos daai outliers ding, dit is 100 faktore wat die grootste boom in die woud maak. Dis die regte tipe boom wat kan groot word. Hy is nie doodgemaak en doodgedruk toe hy klein was nie. Het 'n paar jaar great weer gehad, het jy groot genoeg was om die storms te deurstaan en nou word jy die grootste boom. En ek meen byvoorbeeld jy kan
as jy in 'n band is en jy kort 'n ander drummer en die ou bly 'n blok van jou af, het jy 'n oplossing. Versus, okay, ons moet na 'n ander dorp toe ry om te gaan oefen, gaan nie gebeur nie. Ons is meer ouens by mekaar, ons kan 'n gig by mekaar sit wat mense gaan aantrek. Dit is 'n spiraal effek baie keer hierdie suksesfaktore. Dis Mislukkingsfaktore ongelukkig ook. Dis die perfekte storm. Ja. En jy kan selfs, en ek sien dit weer 'n side note, as ek dink, ek dink van julle vertel, een van die beste boeke wat ek gelees het in die afgelope, seker 6-7 jaar, was Startup Nation, van hoekom is Israel ek dink hulle 2200 gelyste maatskappy op die Nasdaq. Dis die meeste high-tech companies in die wêreld kom uit Israel uit. Dis tweeledig, ek weet nie 2, dalk 3ledig, maar dit wat snaaks is geanker in die weermag. Jy praat nou van die perfekte storm eintlik, is dat so nommer 1, hulle die grootste reservis weermag in die wêreld. Omdat hulle so klein is, hulle sal graag wou 1 miljoen soldate daar hê om hulle te beskerm, maar nou kan hulle nie. So nou gaan die vrouens en die mans 2 jaar elk gaan ons nou weermag toe, maar jy bly 'n reservis, jy moet vir die volgende 20 jaar gaan elke jaar terug. En jy oefen, ek dink is 'n maand, nê. So met ander woorde, hulle kan almal activate om te gaan veg môre tussen 18 en 45. So hulle het basies 1,5 miljoen sterk army. Ja. Okay, so dis die eerste ding nou, maar waar die netwerk inkom, is ons is saam pilots, ons is saam infantry en ons kry 'n idee. Ons kry 'n start-up idee en dan waar gaan ons? Ons gaan na een van die ou koshuismanne, die ou divisiemanne. Ja, kolonel so en so, hy's ook 'n pilot. Ons gaan sit by hom. So al daai start-ups word gebore uit netwerk wat dieselfde divisie is, die alumni wat vorige ouens in daai divisie en jy die perfekte samekoms en natuurlik universiteite. Jy weet, hulle is verskriklik. En hier was die fascinerendste ding van die boek. Israel, behalwe dat die Israelië is baie stryerig. Hulle maak die wêreld lam. Hulle is stryerig, hulle is passievol, maar nommer 1, daar's geen verskillende agendas nie. Jy weet presies waar jy met die ouens staan, nê? Maar baie belangrik is dat hulle is 'n badge of honor as jou besigheid flop. Inteendeel, As jy besigheid? flop. Failure word nie gesien as failure. As mislukking. Dis onthou, kyk hoe werk ons Afrikaners byvoorbeeld. Jy het nou al 2 besighede gevou. Jy weet niks van besigheid af nie. Nee, dis omdat ek 2 besighede gevou het, weet ek 'n bietjie meer as die gemiddelde ou. Jy verstaan, so ons wil onmiddellik failure van business is gelyk aan jy weet nie wat jy doen nie versus jy's slimmer of jy weet nou wat om nie te doen nie. En dit word in Israel geselebrate. So niemand knip 'n oog as jy 3 besighede gevou het nie. Inteendeel, 'n badge of honor. Ja, en dit wat ons nou 'n bietjie gesels het dan is my nogal treffend dat dit gaan ook oor dit wys jy die waagmoed om dit te doen, om te probeer, om nie net 1000 goeie idees te hê nie, maar 2 probeer sla. Dit gaan nou nie oor Israel noodwendig nie, maar hulle is bereid om die sneller te trek op 'n idee. Altyd in defense. Wel, ja, ek weet sê hulle trek daai sneller across the board. Ja, ek dink ook dit noodsaak daai groei en daai innovering want hulle is letterlik omring deur vyande wat missiele na hulle toe rig. Hulle sit hier so ek kan nie ergens anders heen gaan nie. Dit gaan oor die land wat vir hulle alles is in Jerusalem en so. En elke nou en dan is daar 'n barrage van een of ander aanval en die ene wat jy aanval werk vir die ander ou. So as dit nie van die kant af kom nie, dan weet jy die ander is besig om te beplan. So ek kan dink hulle daai groepies wat so by mekaar kom en groeperinge en die netwerk aktiwiteite daarvan is baie unieke. Dis nie net gooi klomp mense by mekaar en laat hulle tyd spandeer nie. Dis soos weer ons moet lewe en dood. Die toekoms is in ons hande. Ons moet planne maak. Dit gaan gebeur. Dis nie 'n kwessie van enigiets anders as tyd nie. En hoe langer dit vat, hoe erger word dit. En ons moet seker maak dat ons plan is regtig foolproof en dit gaan getoets word baie sterker as 'n besigheidsidee. Yes. So en ek dink ook dan in daai gedissiplineerde omgewing wat die ouens mekaar dis soos 'n teambuilding, maar met 'n doel, nie net hoëtoubane nie. Maar dink jy dan nie dis soos risk management as jy die hele tyd moet beplan vir die missiel wat kom, moet jy die hele tyd 10 stappe vooruit dink in jou besigheid ook. Ja. Maar saam met daai,
en ek dink Rolof Strolier het daai tyd met Kamp Staaldraad probeer force, om saam in die trenches te wees, om saam te beklei, en nou aan te sluit met Marais en wat jy sê, risk management of net, jy gaan nou dalk doodgaan. En uit daai verhouding word besighede begin. So jy kan weer eens dit nie kopie, unless jy wil gaan veg daar. Jy gaan nie kan kopie nie, en dieselfde ding, en ek wil sê, die enigste positiewe ding vir my het oorlog uit, is innovasie en tegnologie. Dis al wat positief is. En nie bietjie innovering. Nie bietjie nie. Al ons innovering kom uit oorlog. Kom uit ons bosoorlog uit. As ek dit sê. Dit is ons grootste innovering is Suid-Afrika kom uit 'n bosoorlog uit. En ek dink dis hoekom wat Israel op die voorvoet hou, is ter wille van oorlewing. Nie die mighty dollar nie. Maar dis hoekom hulle ook as jy kyk na die kouer lande, die noorde, dis hoekom hulle meer innoverend is, want dit gaan lewe of dood. Waar die ou in die tropiese plek, weet jy het vrugte en alles rondom jou. Jy kan 'n bam wees en jy kan oorleef. Dis 'n kwessie van gerief. Jy gaan bietjie verder moet stap volgende keer en bietjie hongerder wees as jy eet. Nee, jy en jou gesin gaan nie doodgaan omdat jy nie beplan het. Ja, maar die innovasie gebeur wanneer jy moet oorlewing en ek dink dis dieselfde daai met militêr, weet dis oorlewing aktiveer ander goeters in jou brein wat jy sê. Dit word met realiteite getoets. Dis nie net 'n sê nou maar vergelyk dit met 'n gesprek in die parlement. Classic. Dan okay, wie van julle gaan hierdie effek beleef van waar ons praat? Het een van julle skien in die game? Is een van julle geld die in behalwe die geld wat jy uit dit uit gaan kry vir die spandering? Dit is so teenoorgestelde. Dan dink jy hier gaan 'n goeie idee uitkom, reg? En daai is die ook, en ek wil nie op 'n tangent gaan in terme van as ons weer kyk wat ons hiermee besig is. Klipkouers oor die jare, die tekort aan praktiese besigheidsadvies en opleiding. En ek wil weer bring enige BCom graad, bring 'n MBA graad. Daai is vir my, hy sal nie in die trenches oorleef. Kan nie met jou MBA oorlog toe gaan, is soos wat 'n entrepreneur kan oorlog toe gaan, wat sy hande vuil gemaak het. Battle tested. Daardie sê ek nie, jy kan nie jou tegniese skills verfyn nie. Met my verkeerd verstaan, ek dink daar is 'n plek vir teorie, vir sekere goed. Ek het nie geweet, ek kan dit so doen nie, maar dan is dit, ek gaan execute nog steeds op die idee. Dis nie, ons praat nou net oor hoe ons kan execute, of wat se great idee dit is nie. So daar is vir my, daar is vir my 'n korrelasie tussen battle tested, ek hou daarvan, battle tested content. Wat ons hierso mee besig is battle tested content. Love it. Ons kan 'n TM. En 'n baie Afrikaanse woord. Slaggereed. Slaggereed. Dit sê dan vir jou eintlik 'n ding, né? Dink ons kan 'n brand, ons kan 'n brand skep. Ek het gesweet en dis hoekom ek weet. en jy's gereed. Maar nee, ek wou nou nog iets van Ernest Hemingway gesê het, maar ek dink dit was nou 'n lekker, maar ek dink weer, ek wil beklemtoon dat die hele idee, ons gesê ons gaan tendense praat, daar's nie nou tyd vir tendense nie, so ons ek sien die ding, ons sal alhoewel vinnige ding van die tendense, ek sien ek spot oor die doekkoppe, hulle gaan hulle metaangas gebruik om proteïene te maak. So dit is wat die nuwe uitvindsel daarso, en wat interessant is, die dinge lyk my 10% water, 70% proteïene, en hulle hoef nie landbougrond te gebruik nie. So dit is nogal, ek dink, so 'n ding wat ons dalk volgende week kan 'n bietjie dit klink vir my soos 'n baie flou verskoning om in die vertrek te poep. Ons gaan 'n breek vat. Ons speel 2 Afrikaanse liedjies. Ek wil net vir Lydia Winchester 'n shout-out gee. Baie dankie. Is kunstenaars wie sy verteenwoordig. En ons wil 'n bietjie die Afrikaanse opkomende kunstenaars ons wil celebrate. En ek het verlede week hierdie ou, dis Botter, nê? Ek bly 'n dromer. Ek het so baie van die liedjie gehou. Ek gaan hom weer speel. Daarom die tweede een is 'n nuwe liedjie. So ek is eers 'n verskoning dat ek dit nie verander het nie. Maar hier's 'n Botter, ek bly 'n dromer. Ons is nou terug. Dan gaan ons 'n bietjie digitale bemarking en tegnologie gesels. Jy is my hartklop en jy is my lewe. Vir jou sal ek alles gee, meer as my als met jou deel.
Oh, jou stem. Ja, as ek jou stem hoor, voel het of ek myself verloor. Dis 'n melodie wat ek nie wil verloor. Ek voel hoe ons liefde brand. Ek is op my knieë, hoe ek jou afsmeek asseblief. Vir nog net tyd tussen ons. Dis helemaal dezelfde zonder jou my hart sal nie brand. Ek voel hoe ons liefde smelt, sal jou redes gee om net myne te wees asseblief. Moenie asseblief. Miskien as jy dit 'n kans gee, sal jy in jou hart weet, verstaan jy hoekom en waarom, vir ewig en altyd. Ja, jy is dit als meer is wat jy ooit sal weet. Ek voel hoe ons liefde brand. Ek is op my knieë, hoe ek jou afsmeek asseblief. Vir nog net tyd tussen ons. Dis helemaal dezelfde zonder jou my hart sal nie brand. Ek voel hoe ons liefde smelt, sal jou redes gee om net myne te wees asseblief. Moenie asseblief. Ek voel hoe ons liefde brand. Ek is op my knieë, hoe ek jou afsmeek asseblief. Vir nog net tyd tussen ons. Dis helemaal dezelfde zonder jou my hart sal nie brand. Ek voel hoe ons liefde smelt, sal jou redes gee om net myne te wees asseblief. Moenie asseblief. Moenie asseblief. Alright, ons is weer terug hier so in die ateljee. Ons het 'n bietjie gesels, ons het weggespring bietjie, wel ons wou 'n bietjie tendense gesels, maar ons het bietjie vasgehak in die geskiedenis. Ek wil net sê dankie Ernest Hemingway vir al die wyshede wat jy ons sluit het. Die tweede deel van die program gaan ons 'n bietjie fokus op digitale bemarking en tegnologie en nie noodwendig in daai orde nie. Ek dink soms 'n kombinasie. Ons gaan 'n bietjie ook, ek wil sê nader, jy weet 'n strategiese beplanning veral met Dewald, hoe sal ons dit bewoord as vorentoe? Ja, kyk, ek wil altyd struktuur in goeders gee. So die manier hoe ek gedink het is, daar's boublokkies in jou besigheid en ek vat dit van begin na einde toe. So jy het 'n strategiese oorhoofse komponent, dan het jy in die begin waar jy jou bemarking en verkope het. As jy die bemarking het en verkope, wat gebeur daarna? Dan het jy die operasionele bestuur. Dis die maak van die produk, die lewering van dienste, jou menslike hulpbron bestuur. Dan daarna, wat jy dan doen is, weet jy, hoekom ek dit in blokkies wil sit, is dat ons nie net oor tegnologie as sulks praat nie. So ek vat dit letterlik soos 'n workflow. So van dat jy die verkoop gemaak het, tot die produk gemaak het, weet die menslike hulpbron bestuur, finansiële bestuur, jy moet die finansies bestuur, en dan die kliëntediens. Dis 'n paar boublokkies wat ons net geïdentifiseer het wat elke besigheid uit bestaan. So as ons dan nou praat oor tegnologie, dan probeer ek dit in een van hierdie boublokkies sit. En ek het dit goed gedink wat ons bietjie vandag oor gesels is ons gaan bietjie praat oor nuwe tegnologie, ons gaan praat oor chatbots. So ek dink in Afrikaans is dit nou seker wat 'n kletsrobot. Klink net nie lekker nie. Ja. Kletsrobot, klink soos 'n skoonma. Ja, Ek dink hulle weet ook nie hoe om op te hou nie. Hierdie Afrikaanse woorde, ek hou daarvan, is Kletsrobot. sketchy. Dis altyd, jy weet, een of ander ding, maar ek dink waar dit nie werk nie, wat die woorduitdinkers moet net besef is Dis die regte woord. Dis al so ding soos 'n woorduitdinker. Daar's nou, dis hoe dit werk. Ek een is dat as dit te lank raak,
Daarop nie maak chatbot wat kort is, 'n kletsrobot, jy weet of dit moet dan ook 'n kletsbot wees, so iets, jy weet dit. Ek dink die unieke moeilikheid met daai is gebruik vir Afrikaans soos die tegnologie daar buite kom meestal van Amerika en so af. So en Jacques het dit beleef met sy website creations en weet as jy iets wil gebruik wat standaard is daar buite om dit te vir Afrikaans is verskriklik moeilik. En ek dink dit is altyd sê is weet die taal maar van besigheid is Engels. Ja. En ek dink meeste Afrikaanse mense verstaan Engels goed genoeg dat ons kan besigheid doen in Engels, al is ek Afrikaans. Ons kan Afrikaans gesels, maar ons hoef nie, ek sê ons kan Engels gesels, veral as dit by tegnologie kom. Want soos 'n app, weet, ek kan nog net nie die woord toep gewoon draak nie, weet, dit is, dit sê ding soos is, ek sê altyd, dit maak nie saak nie, 'n goeie gryper het net 'n halwe brood nodig, maar kom ons gebruik maar die tegnologie terme, dit gesels net makliker, as om dit te forceer. Ek dink partykeer vir dit vir my geforseer, as jy nou sê, ons wil nou Afrikaans praat, en soos ek kan sê, 'n kletsrobot klink net nie lekker nie. Net om die ou tannie wat taalpurist is, die 3 van hulle snedige komment te vermy net voor jy hulle ban en delete. Maar nou gaan ons gaan 'n bietjie op kliënte diens fokus, soos gesê het op chatbots. Ja, so kom ons kyk net gou, waar pas 'n chatbot in? Of kom ons gaan 'n stapie terug, kom ons verduidelik mense wat is 'n chatbot. Maar kom ek wil een tree terug gaan. Ek gaan 'n spanner in die wiel gooi. Nee, ons gaan nou tegnologie, maar ek wil begin met definisie van kliëntediens. En want daai is vir my interessant, ons gaan nou tegnologie praat, maar ek het gesit en dink aan hierdie tema aan die tegnologie, te besef ek maar dis deel van die probleem. Ouens wil 'n chatbot gooi. Die vraag is, het jou kliënte gevra vir 'n chatbot? En jy weet, so met ander woorde, jy ontwrig my so in my, kom ons vat nou die banke, ek het 'n voorbeeld dat ons onlangs, maar te dank aan jou pa, het ek 'n bietjie met die Gryskrag is 'n organisasie, hulle is gefokus op die baby boomers, van julle ouens sal weet van hulle publikasies, kyk hulle het huppel in jou stap op, kyk net, ek hoop nie jy kyk daai program nie, want dan is jy oud, grappie. Ek dink hulle begin hulle teikenmarkie plus 50 tydskrif pla my bietjie. Wat bedoel jy met plus 50? Ja. Beteken jy op 51 ek word oor dieselfde kam geskeer is oom Jan op 97, jy weet daai. Maar plus 50 is die tydskrif. So dis die vehikel wat hulle gebruik. En een van die goed wat ek het 'n artikel op 'n stadium wat ek geskryf het daar. En wat vir my 'n probleem is hoe hulle vir die luister man vra jou kleinkind om jou te help om die app te werk. En ek sê nee. Jy sit met die baby boomers is 'n baie hoë, hulle sê is die laaste en dit gaan die grootste en die laaste transfer of wealth wees in die wêreld. Né? Dis die grootste, die rykste generasie is die baby boomers. Dink ek het laas ek julle vinnig kan herinner van die stats. In Engeland is 75% en is dieselfde soortgelyk in Amerika, give or take 2 or 3%, en baie dieselfde in Suid-Afrika, 75% van die disposable income sit in die baby boomers. 20% in Engeland, 20% van daai baby boomers, van die 75% is pond miljonêers. En wil julle raai wat is die, as julle reg kan onthou of dalk wat is die gemiddelde bemarkingsspend op daai? Met ander woorde die geld van bemarking wat gefokus is op daai. Kan julle raai? Lagwekkend. 5%. So ek sê Almal weet die kinders spandeer die geld. ja, maar dit is interessant, nee, dis 'n storie vir Dis 'n mite. Dit is 'n mite, maar dis 'n storie ook vir 'n ander dag is hoe bedien jy daai groep mense? En hier is my punt van my storie, wil ek terugkom na kliëntediens toe. Is ja, ek verstaan jy soek nie ouens in call centers, daar's meer goed wat verkeerd gaan. Ek is by FNB. Apps alright, ek kan daarmee 'n secure chat hê met 'n persoon. Let wel, ek kan met 'n persoon kommunikeer, nie druk 1 en dan jy weet DStv staal. Maar as jou kliënte mark hierdie room van die oes vra, ek weet nie om die bloody ding raak te druk nie. Al kan ek hom kry. Druk my dikvinger die app mis. Ek wil met iemand praat. Nie gesê moet vir almal dan die call center oopmaak nie, maar surely van 'n kliëntediens bemarking en 'n verkoopstrategie skep jy hierdie unieke produk en sê ons baby boomers kan inbel. En dis jou competitive advantage. Kos jy nie geld nie, jy gaan daai geld aantrek. So ek wil daai in die mix gooi. Kan ons daarby stil staan? Wat is kliëntediens? Hoe definieer ons dit en hoe sit jy die pot mis? En dan wil ek sê onthou daai is tegnologie wat veronderstel is om te komplementeer. En ek dink daar's die punt wat jy maak, Jacques, is tegnologie
moet komplementeer, nie wegvat nie. Ek dink wat baie keer gebeur in organisasies, ons sien mense wil automation doen, hulle wil allerlei tegnologie gebruik om van mense weg te neem. En waar dit verkeerd gaan eintlik is om te sê, maar hoe implementeer ek hierdie tegnologie om my besigheid nog beter te maak? En dis wat ek wil sê is met die implementering van 'n chatbot, is om te sê, is nie dat ek die call center wegvat nie, maar as jy 'n tipies ding 'n call center waar jy 10 mense het wat inbel, hulle kan net 10 mense per keer doen. Maar daar is sekere goeders wat algemene vrae is, wat is my balans? Ek dink in die telekommunikasie-industrie het dit baie goed reggekry, jy kan 'n kode stuur vir USSD, wat is my balans, hoekom het ek nie data nie? Simpel vragies. Wanneer jy iets rarig wil weet, en jy wil met iemand praat, moet daai opsie ook al wees. So ek dink dit is hoe dit alles inpas. Jy kan nie sê, hier's 'n nuwe tegnologie wat kom, ons vervang nou alles, ons maak ons call center toe, en chatbots is all the way. Nee, dit is net nog 'n ding addisioneel, en dit moet maak dat jou kliëntediens beter is, sodat ek kan sekere vrae vra vir die bot wat my kan antwoorde gee, en as hy my nie kan antwoorde gee nie, kan ek dan met die call center agent praat. Mis nou met die journey. As die journey reg gedefinieer is van waarmee die mense die meeste keer 'n moeilikheid, en hoe kan ek hom help met tegnologie, dan gebeur dit so dat ek kom en ek chat met die chatbot en ek kry antwoord. Dan sê ek, okay, ek hoef nie met 'n call center agent te praat as ek die antwoord kan kry met 'n chat meganisme nie. Daai is so kom ons staan stil ook. Ek wil praat, hoe weet jy dink nou aan julle besighede. Hoe bepaal julle? Ek wil is jy happy? Ja, ek dankie Jacques. Die diens is goed. Meanwhile word ons gefire 'n maand later want die ou is wil nie hy hou nie van konflik nie. Terwyl ek nou hierso sit en luister toe, besef ek is definitief nie qualified om hierop te comment nie. Ek het nou hier gesit en die goud wat julle twee nou gesels het, probeer uitkry sodat ek kan teruggaan na my eie besigheid toe en van hierdie goedes actually kan gaan implementeer sodat ek beter diens vir my kliënte kan gee, want op hierdie stadium is dit nie iets wat kliphard aan gedink is nie, en ek het net gedink dit is iets wat ek moet doen is om te gaan uitvind, wat is dit wat hulle wil hê, op watter manier sal dit vir hulle die maklikste wees, en weer eens as ek kan teruggaan na my storie laasweek, ek moet nie vir hulle gaan vra, wat is dit wat julle wil hê nie, ek moet met 'n paar pasta souse gaan, en ek moet sê, ek het hierdie 6 of 7 opsies, jy proe bietjie aan hulle, en wat se een gaan vir jou die beste kliëntediens kan gee, wat verkies jy? Ek wil, daai is 'n fantastiese voorbeeld, en ek sit hierso, want ek het letterlik verlede Vrydag, het dit my oorgekom, waar ek verneem met 'n kliënt, en is nie eers die kliënt nie, dis sy 2IC, wat moeilikheid maak, wat skielik ongelukkig is met ons ontwerpe. Nou dis die eerste woord wat ek daarvan hoor. Die kliënt, hy sê vir my, luister, ek is tevrede, maar die persoon is baie belangrik, vat baie druk vir my af, en ek het nie lus om daar te fight nie. So sort hierdie uit. Dit was oor 'n paar brandewyne, dan kom dit per ongeluk uit. So ons was letterlik, ek kan sien, ons was op pad hierso om gefire te word, oor nie die kliënt wat die besluit neem, die eienaar nie, sy steunpilaar, wat 'n persoonlike persepsie, grudge, whatever jy dit wil noem het, maar ons weet nie daarvan nie. So is daar nie dalk 'n bietjie selfs van dit 'n geheim in, dat wanneer jy nou praat van hierdie customer journey, die verhaal van die kliënt en al sy stories met die interaksies met die besigheid, is die regte vraag, hoe voel die kliënt, wat is die kliënt se regte behoeftes op hierdie stadium van hierdie journey, en dalk aan die begin is dit, wag, ek wil net met iemand praat, want ek weet nie wat presies ek soek nie, ek wil graag net sekerheid hê, weet, so sê nou maar, as ek het so kan stel, daar is 'n chatbot, oulik, maar sit 'n knoppie by, ek wil liewers met 'n mens praat, standaard, moenie my in 'n doolhof indruk, en eventually verstaan hierdie ding nie waaroor ek praat nie, en so. Maar dan aan die ander kant, dalk is daar tye wat ek juist met 'n bot wil praat, ek wil bietjie feedback gee, ek wil bietjie sê, hier's iets wat ek wil voorstel, hier's waarmee ek nie so gelukkig is nie, ek sal dit baie waardeer as julle hiervan kan kennis neem, maar ek wil nie eintlik dit nou vir 'n persoon sê nie. Maar dis waar dit by inkom, Marius, ek dink, hulle noem dit omni-channel, jy het verskillende kanale van kommunikasie,
en jy moet daai kanale kan almal saamvang. So ek meen chatbots nou net een en ons gaan nou praat oor die verskillende chatbots. So ek weet gewoonlik as mense dink aan 'n chatbot dan dink hulle die ding wat op jou webwerf is en dit is nie daar's soveel meer chatbots en ons gaan dit nou 'n bietjie aan ontpak of uitpak. Maar ek dink die groot ding is om te sê waar my kliëntebasis waarmee is hulle gemaklik. Dus dit kom deelweeg van kliëntediens. En jy kan nie sosiale media dit monitor die hele tyd, WhatsApp bot hê, jou net kan nie so groot wees om alles te vang nie, maar jy moet genoeg opsies gee dat jou kliënt voel hy word gehoor. Hy het 'n opsie, al is dit dalk direk met jou, weet, en as jou besigheid nog klein is dat hy kan voel, weet, as ek nie gelukkig is met die diens nie, bel ek direk die CEO. En ek dink ons is partykeer nog in Suid-Afrika gelukkig dat dit gebeur nog, weet, as jy kan met management praat. Jy telefoon op en jy sê, luister, ek is ongelukkig oor die ding en dit word uitgesorteer. En ek dink dis waar koöperatief partykeer bietjie, weet, ek verstaan scalability models en groter raak, maar ek kom nie by iemand uit wat my probleem kan oplos nie. En ek dink dis waar frustrasie inkom, dis waar tegnologie tekort kom, is om te sê, maar hier is my eintlike probleem. Iemand moet ownership van dit nou vat. Dis nou nie meer net tegnologie en die chatbot. Ek het dalk hier begin en my probleem kon nie opgelos nie. Kan ek dit op-eskaleer tot iemand wat sê, okay, goed meneer, ons gaan jou probleem vir jou oplos. Interessant jy daar sê, ek kry die idee en ek kan heeltemal verkeerd wees. As ons nou juist kyk na die groot corporates en so aan, wat slim probeer wees. Dit voel vir my, daai apps so goed word ontwikkel in die naam van wins. Nie omdat ek gevra het vir dit nie. Ek het nog nooit met enige groot korporatiewe diensverskaffer, is ek nog ooit gevra, hey, wat kan ons anders doen vir jou? En jy gaan nie vir my vertel dat die oorgrote publiek het gesê, hey, gee vir ons 'n app wat onpersoonlik is, wat 700 verskillende opsies het, en ek wil graag daar met jou chat. Wel, ek het, Na 10 minute as jy live is. Daar's definitief 'n paar suksesstories, ek seker, want ek is met trots, ek word nie ter hulle betaal nie, maar is by Naked Insurance al vir 'n hele paar jaar, en hulle het beloof, ons chatbot gaan jou in 1 minuut en 'n half versekering gee, 'n quote en versekering dan. En ek het dit probeer, ek is verseker, en ek het al 'n kar en 'n huis en 'n laptop en wat nie als nie, vinnig, kry 'n ding, tja, dis op, is 'n goeie prys, is goeie diens, as daar 'n probleem is, ek dink hulle was slim, deur dit te beperk tot dit wat hulle weet, hulle absoluut kan eis. Hulle het nie gaan en net sê, yes, ons het te veel mense wat in hierdie call center werk, kom ons stuur net van hulle om hier by die agterdeur in te stap, deur die kombuis en so nie, dit is soos, jy kry A-klas diens, en hulle het hulle opsies, en as jy moet, dan kan jy met hulle praat, en hulle het vinnige response times, as jy vir hulle e-mail of wat ook al stuur, maar ek vir een haat dit, om op 'n oproep te wees vir 'n halfuur of 'n uur, en te wil vra antwoord, en seker goed, gewoonlik nog swak vra ook, maar nietemin, 'n chatbot kan dit ook seker doen, maar ja, natuurlik kan hy swak vra. Ja. En tegnologie is net so goed soos die mense agter dit, né? Junk in, junk out. Ja, garbage in, garbage out. So jy kan, ek dink dis weer eens waar die strategie en die kennis moet inkom, te sê, maar hoe werk hierdie ding? Wat is die journey? As ek van waar die kliënt inkom, tot aan die einde wat ek sy potensiële probleem vir hom kan oplos, is om daai intellek te hê. Want weer eens, die tegnologie gaan nie vir jou doen nie. Right, so ek wil 'n bietjie praat, ek dink weer eens, soos laat ons net 'n bietjie praat oor die verskillende tipe chatbots, net 'n bietjie konteks te gee. So ek meen, die eerste een is die mees eenvoudigste een wat ons almal ken, ek wil sê van die Telkom daar af, wat jy inbel, en jy kan, soos 'n boomstruktuur, tipies druk 1 vir, druk 2 vir dit, en dan sodra jy knoppie druk vir hiërargie, kan ek so sê. So 'n chatbot is nie altyd net hierdie AI en gesofistikeerd nie, dit kan so eenvoudig wees soos hierdie ding op jou telefoonsisteem, om te weet tipies, ek dink nou jou, maar jy wat prokureer, as jy 4 uur nie meer oop is nie, dat dan net nog steeds automated voice wat sê, dit is nie nou ons besigheidsure nie. Ek dink is weer eens net, dit gee die kliënte gemak dat, weet, daar is iemand, hierdie besigheid wat wel eintlik bestaan. Kan jy nou as hy net lyn. En dit gebeur nog baie, né? Ja. Dat hy net lyn. En dit is so eenvoudig en eintlik om te implementeer, maar weer eens, ons moet nie altyd net wil oorkompliseer en alles. En dit kan een van jou dinge wees, dat jy iets van op jou telefoonsisteem het, dat as iemand bel, en ek wil selfs wat as jy in besigheidsure is wat die foon dalk besig is, of jou receptionist nie daar is nie,
dat jy daai catch-all het. En iemand kan dit na die tyd opvolg. Ek dink dit is so dis die eerste. En ek wil net daai catch-all wat ek al gesien het, Gerald, is waar as jy die oproep mis, word daai e-mail gestuur. Ja. Nee, dit is soos daar as daai persoon het gebel, so dit is ook, so dis baie, en ek wil sê dis ou tegnologie, maar ek bedoel dit is so maklik soos dit, maar as jy dit nie gebruik nie. Dit is so maklik, maar so moeilik ook, weet, dis weer eens jy moet tegnologie solve dit nie, dit is jy moet weet hoe pas dit in jou besigheid in jou besigheidsblokkies in. Dan die volgende wat mens kry is mens noem dit linguistic based. Nou dit is ek noem dit if then logic. So as hierdie ding gebeur, dan hierdie. As dit gebeur en dit is nou waar die intellek van die persoon moet inkom te sê, okay, maar dis tipies met die FAQ, jou frequently asked questions, om te weet 80% van die mense wat inbel call center toe vra vir weet jy telekommunikasie, hulle het hulle PIN vergeet. Hulle weet nie om dit te doen nie. Dat jy daar's 'n metode hoe jy maklik die ou kan laat sy PIN reset of so iets, sonder dat hy met iemand moet praat. Ek wil nie noodwendig met iemand praat om my PIN te reset nie, as ek dit kan doen op 'n ander meganisme nie. So dis die tweedens meer linguistic based, dan jy keyword recognition. Nou keyword recognition werk meer met natural language processing, so dis bietjie meer AI nader aan dit probeer, as jy sê account, kan dit verstaan, ek sê so 'n account balance, of jy weet dis, hy kan derive van 'n normale woord, wat probeer jy nou eintlik sê? Want ek sê, ek gebruik altyd die voorbeeld, ek sê common sense is not that common. Want as ek praat van pen, het ons elke 'n ander gedagte in my kop. Ek dink aan Parker, jy dink aan 'n Click pen, jy dink dalk aan 'n een wat mens dip in die veertjie nog, weet, daar's elke ou kry 'n ander prentjie. So dis hoekom ek sê woorde kan verskillende en dis waar hierdie ding bietjie probeer projekteer om sê, as jy hierdie woord gebruik, dink ek, jy sê dalk een ding. Daar's nog steeds nie human intellect nie, maar daar's soms so bietjie slimmigheid agter dit. Hoe kom soos met daai nee, ek sit nou tong in die kiesie, dink hoe ek in Engeland daai tyd al baie ge-evolve met die, kan ek sê, daai rekenaars om jou praat, jou stem. Nou kom ek met my Afrikaanse aksent. En daai gesprek eindig gewoonlik na 3 minute met F jou. En dan sit ek die foon neer. En I do not understand. Jy weet, dis nog die ergste. Is daai die geleentheid met daai tegnologie is om juist daai aksent te kan. Wel, dis nou waar die volgende inkom wat ons nou praat weer. Die volgende is jy kry nou soos voice. Soos nou Siri en Alexa. Ja. Maar wat daar moet gebeur is dis nou maar 'n machine learning AI wat met oor tyd gebeur. Want dis weer eens ons Engels, ons dialek is nie Amerikaans of UK, maar is nie so en die tegnologie raak al hoe beter. So as jy nou dink aan weet jy wat nou jou Alexa gebalaas het, Alexa aan die begin is moeilik, verstaan, maar wat ek dink wat dit so amazing maak is die tegnologie leer by jou en naderhand verstaan, weet dit is soos verhouding, maar met 'n bot. En daai jy herinner my nou ook die Alexa app. Waar sy goed verkeerd gekry het. Ek kon in die app ingaan en vir sê jy het verkeerd gehoor. Soos ja, jy het reg gehoor, nee jy het nie. So jy het ook 'n input wat jy hoef nou nie. Ja, maar dit was vir my lekker om in te gaan sê nee, dis nie wat ek gesê het nie. Maar dit maak nou die tegnologie beter vir jou. Want so en ek dink dis waar die geleentheid is met die machine learning is, dat die masjien by homself kan nie leer nie. Maar deur die interaksie met die mens raak die masjien slimmer. En dis waar die machine learning ding inkom. Ek dink in Suid-Afrika het ons 'n bietjie 'n unieke probleem wat dit aanbetref, dat ons 11 verskillende tale het, so dit het 11 verskillende Engelse aksente. En dit kan seker 'n bietjie complicated raak met die tegnologie saam. Verseker. En nou wil ek aansluit nadat ons nog gepraat het oor machine learning. So jy kry machine learning bots nou ook. En wat dit nou weer probeer doen is konteks hou om te weet as jy hierdie app gebruik, weet Jock se favorite pizza is pepperoni dalk. Sodat as jy op die Hawaiian, maar meat lovers. Maar as so met ander woorde, ons is creatures of habit. En daai machine learning kan weet waarvan jy begin hou, sodat as jy nou 'n Mr. Delivery of 'n app oopmaak, gaan hy vir jou sê hoorie, daar's 'n Hawaiian pizza. Want hy weet klaar jy gaan dit order. En hy het konteks nou, want hy leer so maar as Jock 'n Hawaiian pizza order hy gewoonlik 'n 2 liter Coke saam. So hy sit dit sommer klaar saam en dan is die geleentheid weer daar vir besigheid om te sê met data analytics om te sê kom ons hardloop oor ons kliëntebasis 'n promosie vir 'n Hawaiian Coke en 'n 2 liter special en dan gaan ek vir Jock kry. So wat ek net wil sê is
hierdie chatbot is goed vir jou kliëntediens, maar hy pas beide in jou kliëntediensblokkie, maar ook as deel van jou bemarking en verkoopstrategie. Is net hoe jy hom gebruik. En is nie, en is weer eens is 'n journey. Dit is nie net ons implementeer die ding en laat los om nie. Dit is om te weet, gebruik ek hom hier voor, want kliënte wil seker goed vra, en ek kan seker vrae beantwoord met die hulp van tegnologie, of na die tyd as ek klaar kliënt het, wat wil die kliënt dan weet? En ek antwoord hom so. En jy wil terug te kom na hierdie afbreek wat jy in die begin gedoen het van strategiese roofs, bemark en verkoop dan operasioneel. Net sowel kan dit ook binneshuis 'n oplossing wees vir allerlei goed. Byvoorbeeld sê maar ons het 'n stel reëls in die besigheid of ek is die een wat die oproep vat en ek soos ek word nou gevra oor hoe werk X. Nou kan ek met 'n bot en daarso sit 'n interne verhouding, is dit nie? Ja, ek wil self sê dit kan soos intern kan jy dan ook leer. Ons gaan nou praat dalk ek wil self met die regspraak en die skuldinvorderingsproses, daar's 'n proses. Ek wil sê 'n proses kan jy nou laat leer. En ek wil sê daar's 'n nuwe persoon wat nou by die maatskappy is, so jy kan selfs daai tegnologie binne sy huis gebruik vir die nuwe persoon om te leer, so deur om te vat deur 'n proses, weet. As hierdie ding gebeur dan dit en so leer jy en so leer almal makliker manier, want jy kan nie nou vinnig by my instap en my die vraag vra nie. Nou gee ek vir jou 'n meganisme. Ja, ek gee vir jou 'n meganisme om dit te doen en jy weet feedback van jou om te sê, maar ek verstaan dit nog steeds, daar was dalk 'n gap. Dan fix ons dit, sit dit by. So dit klink vir my soos daai proses. Dit is met die vrae, dis amper tegnologie het frequently asked questions begin vervang op 'n webwerf, Ja. nee. En dis wat frequently asked questions is om jou vinnig gou die probleem vir jou te kan oplos sonder dat jy dis vir geriefsonthaalwe, sonder dat jy moet bel of 'n boodskap stuur. En nou is dit net, ek wil sê gedigitize. Ja, met bietjie slimmer goed en so gaan dit vat weer eens nie telekommunikasie spasie, want dis waar ek werk. So jy kan nou instuur my router werk nie. Maar in plaas wat net op 'n FAQ is, kan ek sê okay, maar ek weet wie jy is, meneer Bason. Hier is jou router, dis daai nommer. Ons kan sien op die stelsel jou router is af. Gaan kyk die kragkabel. Of ek dink dis waar die geleentheid is, dis nou 'n bietjie slimmer. Waar ek wil sê frequently asked questions op 'n website is Generies. generies en staties, waar nou het jy as gevolg van sekere data-elemente wat inkom, kan ek vir jou 'n ander antwoord gee. Waar ek wil net tipies daai selfe voorbeeld vat. Op die FAQ se gewees het jy nommer 1 jou router gerestart? Het jy nommer 2 gekyk na al jou kabels? Het jy en dis amper al so catch all, maar jy moet deur 10 stappe gaan versus ek kan vir jou sê meneer Bason, ek sien nie jou router nie, hy's dalk af. Of daar's 'n probleem met in die area, weet, en dis waar die geleentheid so in plaas van dat ek jou frustreer, ek vir jou sê jou router al af is, het jy die boks geskop, het jy al hierdie goed gedoen, en nee, moenie worry nie, die area is af, hou vas, ons gaan jou laat weet. Wat 'n hele beter kliënte interaksie is en maak dit baie beter, want nou weet ek wat aangewys is. Ek dink baie keer veral met tegnologie en 'n kliënt, jy laat my stupid voel. Ek dink dit gebeur baie met tegnologie is, maar hoe bedoel jy nou jou router werk nie? Het jy hom afgesit nie? En ek dink veral dis nou waar die kliëntediens inkom met 'n call center is, maar het jy hom afgesit of weet jy kan geïrriteerd raak met 'n persoon en dit kan vir my word deur te sê maar eintlik is die fout is nie jou kant die meneer, daar's 'n area probleem. En ek kan dit dadelik sien met data sonder dat ek moet inbel en of dalk net gaan sê ek het al hierdie 10 stappe gedoen en nie een van hulle was dalk nodig nie, want die fout lê nie in jou kant nie. Ek wil terugkom in 'n pylvak van die gesprek. So ek dink wat ek wil beklemtoon wat ek hoor ook is data, né? Dis interessant soos jy sê, want die oomblik weer eens en ek sê die obvious, die oomblik wat jy digitaal gaan raak data meetbaar. So dis en dan kan jy slimmer besluite neem. So dit is altyd kragtig. Maar ons het gister toevallig met 'n kliënt het ons gepraat oor good old CRM, né? En ek dink ons het gepraat hulle gebruik skoon in hulle van Shared Services Company, SLC groep. En hulle die Microsoft ek dink is BI en dan ek dink Power Apps of so iets, nee. Ja, so Power Apps is tipies wat jy kan goeders gebruik om goeders te outomatiseer met if then logic. So jy kan sekere goeders outomatiseer. So ons kan nog deep dives op hierdie goeders doen. Dis om te weet dat met jou tegnologie moet jy goed saampraat ook. Jy kan nie net 'n chatbot of 'n chat tegnologie by iemand gesit en hy moet by homself werk nie.
Hy moet kan kommunikeer met jou CRM. Ek moet kan uitvind, maar ek praat nou met meneer Bason. En omdat ek met meneer Bason praat, weet ek dit van hom. En ek kan met hierdie ding, omdat ek weet wat sy routernommer is, kan ek klaar kyk of sy netwerk, weet dat, jy kan 'n paar goed proaktief klaar kyk en weet, dat ek goeders weet van jou, sodat nog voor jy die vraag vra. En daai is presies, ek wil afsluit daarmee om te sê, daai CRM-sisteem, ek sit skuldig hierso, dat ons selfs daar die basics, in terme van wanneer verjaar jou kliënt, en ek praat nie van 'n automated e-mail op sy verjaarsdag nie. Dit sal help, nee, ek dink jy gaan al klaar 80% beter wees as jou posisie. Maar is om te verstaan wat daar aangaan. Jy is getroud, nie getroud. Sy is getroud, sy 3 kinders. Wel, ek wil so ver gaan om te sê, weet jy wanneer hulle verjaar? Waar is hulle? Hoe oud is hulle? Wat gebeur volgende? Hoe gaan dit met die eksamen? So dit maak dit baie meer persoonlik, en waar ek skrikwekkende ervarings tot dusver gehad het in Suid-Afrika. Ek sê Suid-Afrika is al 5 jaar terug, so hier in ons land is met CRM-sisteme wel, veral met die motorindustrie, waar 2 verskillende takke my bel. En een vra vir my, wil ek 'n nuwe Volvo koop? En ek sê maar, ek het op daai stadium, ek het 2, wat bedoel jy? Ek het klaar. En die ander een pitch my, die nuwe ene, maar ek het hom. En so sê, ek dink elke 6 maande sê ek dink julle met julle CRM-sisteem update, en laat hy met mekaar praat. En jy wil hê dat dit, wat vir my baie uitstaan, en ek so bly jy sê vir die CRM wat na die geheelbeeld van die customer journey kyk, nie net in isolasie, ons het te veel mense in die call center, kom ons kry 'n chatbot nie, dit laat my dink om soos die Batsuit met nie die Batmobile nie, soos baie cool, maar jy kan hardloop kom daar in Gotham, moeg. Dit baie goeie ene. Dankie, hierdie is 'n lekker punt. Ek dink ons kan definitief ons sal 'n bietjie dieper delf daarso. Ernest, ek laat jou met 'n interessante tool wat ons gebruik het in Engeland daai tyd, is die Net Promoter Score. Ek dink hy sal 'n bietjie ou nuus, maar ek wil sê hy's ou nuus, maar hy's definitief nie minder kragtig nie. Hy is nog steeds relevant in jou koöperatief, dis hoe jy die Net Promoter Score is, weet, en jy kan gaan kyk, veral nie telekommunikasie, want ek ken nou die bedryf, na die tyd vra vir jou, weet, wat is die kans, wat is die likelihood dat jy ons dienste aan jou vriende en familie gaan breek. En dis 'n steekproef wat jy kan altyd vra om te weet hoe voel jou kliënt, né? Want jy kan nie dit altyd deur data sien nie, om te sê, maar is jy gelukkig met my diens? In ons industrie is die kliëntediensbaar daarom so laag dat jy hoef nie veel te doen om cool te wees. Jy wil automated e-mail op die verjaarsdag. Maar dit is nog steeds nie 'n verskoning om nie uitstekende diens te gee nie. So ek sal definitief daaraan kyk. Dankie, Jacques. So ek wil vinnig die Net Promoter Score, en dit spreek my probleem weer aan wat ek 'n week gelede ervaar het, was dat jou kliënt wil nie jou nie konfronteer met iets wat hom of haar ongelukkig maak nie. Die Net Promoter Score verwyder emosie. En soos Dewald toe ek sê, want hy sê vir jou onthou die 9 en die 10, en dis net 'n snapshot vir die ouens wat nie weet hoe hy werk nie. Ou wat jou 9 uit 10 score, so jy weet daar's 'n emosionele ding. Hy het 'n persepsie, hy gaan jou 6 gee, hy gaan jou 7. Hy gaan actually dink 7 is goed. Hy like jou nie, maar jy gaan dan weet jy is in die moeilikheid. Want 'n 9 en 'n 10 is actually jou indikator vir jou kampioene, wie jy kan gaan vra vir referrals. So hy's 'n tweeledige strategie. Wie is die champs? Ons het dit suksesvol gedoen, waar ons gegaan het, baie gelukkige kliënt gehad het, gaan vra vir 'n referral, toe wen ons nuwe besigheid. Dis 9 en 10. Dit's jou 6, jou 7 en jou 8, en ek wil sê vir al jou 6 en jou 7, sê jy is op pad om gefire te word, maar jy kan dit red. Nou moet jy gaan dieper delf om te verstaan, hoe vat ek hom van 'n 7 of na 8 of 'n 8 na 9 toe. Soos 'n ongelooflike kragtige tool, maar jy moet dit gebruik. Ek wil net graag een laaste ding daar sê, is dit, en dit was my so inspirerend, iemand dit van my vertel het, was dat, as jy wil daai 10 uit 10 score hê, moet jy jouself eintlik afvra, begin met, hoe lyk 'n 12 uit 10? Jy begin met, wat is 1 uit 10? Of sê maar uit 5, nou, of ek net soveel voorbeelde gee, maar hoe lyk 1 uit 5, 2, 3, 4, 5? En vir elke een, as jy dit gaan definieer en sê, wie skryf vir my 'n 1 uit 5 review? Wat skryf daai persoon? Jy gaan waarskynlik antwoord nie die foon nie, kom nie terug na my toe nie, vergeet my naam, weet nie waar my papiere is nie, sulke goed. Werk vir oppositie. 'n 6 en 'n 7 uit 5 is oortref my verwagtinge
ver verby wat ek ooit gedink het. Nie geweet daar bestaan so iets nie. En dan begin mens die antwoorde kry ook van, dis hoe ek ook uit die 1 en 2 uitskom na meer consistent 4 en 5 nie. Ek gaan definitief vandag nog al 7 my kliënte kontak en hoor wat dink hulle. Jy kan hulle definitief 'n lei gee. Of stuur hulle 'n e-mail. Wel, as dit net 7 is, kan jy my WhatsApp groepie bly. Hoorie, ons gaan 'n breek vat met 'n liedjie. Haar naam is Zandrey Himan. En die liedjie is Liefdebrand. So ons is binnekort terug. Dan gaan ons 'n bietjie met Marie Dekker regs dinge bespreek. Wat maak jou bang? Dryf weg, waar die donker jou kom vang. Verhaal wat aan 'n kraak jou seer gemaak, jou binneste kom raak, kry weg, maar wat maak dit saak? Dapper, dapper, wapper, wapper, dapper, skoenlapper, sprei jou vlerke in die wind, die trane lag van 'n kind. My sonde is reeds betaal. Kry weg, voor die stilte my kom haal. Dapper, dapper, wapper, wapper, dapper, skoenlapper, sprei jou vlerke in die wind, die trane lag van 'n kind. Dapper, dapper, wapper, wapper, dapper, skoenlapper, sprei jou vlerke in die wind, tot ander kant my hart se donker blind. Sprokie kom vertel, die poorte van my hel, al die stukkies opgetel, ek kry weg myself, maar het weet jy wel. Wat was hy? Was ek is ou? ek het hier uitgestap van 'n gebreek en in my kop is dit 'n girl. Zandrey, maar dit is 'n man. Anyway, ek het ook gedink dis 'n girl voor ek. Ja, maar ek stap in en ek, yes, maar dis 'n mooi stem. Maar hang on, dis nie 'n girl nie, dis 'n ou. So maar anyway, so skies Zandrey. Zandrey is 'n baie mooi liedjie. Zandrey. Die per se. Zandrey. Ons moet nog praat oor die Afrikaners se makeshift name. Andrei met 'n Z. Ek bedoel seker koppelname. Wel nie eers nie. Of praat jy nou van soos Baksteen van Grenen en so iets? Nee, dit is normaal. Dis cool. Wat ons oor botter en toast gepraat wat jy Ja, toastkoetser. Toastkoetser.
Maar is dit sy noemnaam of regte naam? Nee, sy regte naam volgens my beste weet, hè. Toast. Yes, ek dink hy was die redakteur van Wegtydskrif op 'n stadium ook en Ja. hulle gesê toast. Goed sir. Goed sê. Maar wat was Ton Vosloo? Hy was mos die ou wat Dis swaar. ja, my ding is, hy's 'n legend in Plus minus hy sit Ton, ja. wel hy is 'n groot ou. Hy was die baas van wie's netwerk 24? Nou Naspers. Naspers. Hy's die legend. Mouton. Ton Vosloo. Met ons iemand aan. Beton. Ja, Met met ons. ons dink ek seker. Okay, maar as ons oor name praat, my favourite is nog steeds Frikkie. Frikkie. Almal frikkie. Frikkie Ek moet net ek net voor Marie met ernstige dinge wegspring hierso. Ek het so die Frikkie grappies. Weet jy, ek en Dewald Frikkie mekaar voor en agter en snaaks ons gegil heeltyd daaroor en ek sê vir hom ek bel hom gister en ek sê vir hom of eergister op die pad ek sê vir hom ek het 'n belangrike revelation gehad in die stort vanmôre. My skoonpa se naam is Frikkie. En ek het vergeet daarvan. Hy het ons geïnspireer. So dit was anyway, Christa, ek het vergeet jou pa se naam is Frikkie, maar in elk geval, maar kom ons praat 'n bietjie regs. Dis hy. So ons het laasweek gesê dat ons gaan probeer om in hierdie afdeling regspraak te fokus op praktiese goeders eerder as tegniese regspunte wat vir prokureurs saak maak. So 'n ding wat ek baie mee gekonfronteer word is skuldinvorderings. Baie mense gaan tipies na prokureurs toe met skuldinvorderings. Maar ek wil dit so 'n bietjie van 'n ander kant af beskou vandag. Dat ons sê dit gaan eintlik oor geld inkry. Dis waaroor dit gaan. En skuldinvordering is as jy nie die geld ingekry het toe jy dit moes ingekry het. En so dis eintlik iets wat ergens anders fout gegaan. En nou moet ek hierdie probleem outsource ten duurste na die tyd om vir iemand die eier van die vloer af te kom laat mop. So tipies wat ons gesê het vroeër, Marie, daar's 'n fout in jou proses, in jou journey. Ergens het iemand, soos ons nou sal sê, die pap op die grond laat val. En is dit partykeer daai gedeelte wat jy eerder moet aan aandag gee as om, weet ons sê altyd, die vure doodslaan na die tyd. Ja, jy is nou waar jy is, jy het daai probleem bereik, maar in plaas van net altyd te sê, okay, maar gaan my lawyers op jou sit, miskien is daar 'n gedeelte, ek dink ek en jy het al gepraat, met tipies jou wetting, weet jy kan sê, okay, maar tipies hierdie ou kan ek is my klaar sien, hierdie ou gaan my nie betaal nie, so weet, met die, in plaas van om vir hom 'n trok vol hout te gee, sonder om 'n reference check te doen, weet ek, daar's 'n paar goed, weer eens prosedure, wat jy kan voor die tyd kyk, tot en einde, voor jy nou kom waar die plek is, okay, maar ek het altyd my prokureur in my back pocket, maar dit is die laaste uitweg, dit eintlik moenie daar wees nie. Nou, ek hou van Jerry Seinfeld, nog 'n quote van hom waarvan ek baie hou is, hy praat van hierdie wasgoedpoeier advertensies, wat altyd sulke ekstreme voorbeeld het van goed wat hulle uit die goed moet uitwas. En dan is hier nou 'n ou wat 'n gebloei het op 'n hemp, jy weet, en nou wys hulle hoe was hulle hierdie uit hierdie hemp uit. Dan sê hy, if you've got bloodstains all over your shirt, maybe laundry is not your biggest problem right now. En dis baie keer so presies met skuldinvorderings. En veral as ons kyk na die kleiner sakeondernemings versus die grootes, dan sien jy wel die groot besigheid weer eens het die geld om beleidsdokumente en allerlei ondersteuningsdienste en chatbots en goed wat jy outomaties waarsku wanneer als gebeur en ons double check als voor ons dit doen. Hulle doen dit. Vir die kleiner besigheid is dit baie keer dat ons laasweek gesê, dis 'n handdruk, dit is 'n oogwink, dit is 'n e-mail en dinge moet gebeur. Daar's nie tyd vir te veel papierwerk en allerlei tegniese formaliteite nie. En daarom is dit dan vir kleiner besighede baie keer 'n groter probleem om geld in te kry. En dan het jy nog hierdie double whammy ook nog, waar aan die een kant jy het die besigheid miskien klaar gedoen en nou kry jy nie die geld in nie, so jy het verloor of tyd of hulpbron of iets, jy weet, handelsvoorraad jy verkoop het en die geld het nie ingekom nie. Maar nou moet jy goeie geld wat jy klaar het op 'n ander plek gemaak het, moet jy nou vir 'n persoon soos ek gee en sê, asseblief gaan kry net vir my hierdie, en dan nou nog partykeer daai dinge gaan nou nie in daai ding afgaan nie, maar ek hoop ons sal ons kostes terugkry. Forget that. Dit is 'n bonus. As jy dit regkry, is jy lucky. Die groot ding is
dat as jy 'n transaksie toetree en jy die spyker op die kop geslaan, Dewald, dan is dit baie kere om proaktief te wees en om voor die tyd te kyk, al moet ek hierdie transaksie toetree. Maar kom ons breek hom ook net so klein bietjie af. Dat daar's vir my 2 hoofelemente van 'n transaksie wanneer ons kom by die verpligtinge afdwing. Dat aan die een kant het ek 'n belofte wat ek moet nakom, wederzijds gewoonlik, maar aan die ander kant moet daar vermoë wees om te betaal. Nou, die belofte nakom gedeelte is iets wat ek beskou as 'n bietjie meer iets intern. Dis iets wat ek kan bestuur vanuit my besigheid. Ons het beter dokumentasie, ons bestuur die verwagtinge van die begin af. Wanneer gaan jy hoeveel moet betaal? Is jy bewus daarvan? Ons herinner iemand, hoor hierso, dis die 25ste, dis die 1ste, dis die 5de, betaal nou, en irriteer partykeer maar net iemand. So dan is dit meer daai morele ding van onthou jou verpligting wat jy moet nakom. En dan as ons nou die dokumentasie gaan, watse dokumentasie het jy nou nodig? En dit is nou 'n reeks goed, ek noem dit sommer want dit is seker handig miskien om te weet, maar jy het jou kontrakte, jou beleidsdokumente met al jou beginsels van jou organisasie, standard operating procedures, wie doen wat, wanneer, dan vat jy dit in jou posbeskrywings in, iemand wat vir jou werk, se werk moet gekoppel wees aan jou besigheidsreëls en dan moet jy dit ook nog in jou bestuursverslae, moet jy die goed monitor en dophou. Maar daarmee is vir my meer aan die beloftes nakom kant. En absoluut, kry dit in plek en maak seker dis daar. Maar daar's 'n heeltemal 'n ander kant van die storie en dit is, kan die persoon met wie ek besigheid doen my betaal? Kan die persoon of entiteit of maatskappy of trust of skool of wie ook al bekostig om hierdie transaksie toe te tree voor ek my loodgieterbakkie uitstuur, wil ek weet, kan jy dit betaal? Voor ek my die dokter aan jou laat werk, moet ons weet of kan jy betaal en sovoorts. En dit raak ingewikkeld. Dis nie altyd net 'n ding van wys my jou bankstaat, okay, jy kan dit betaal nie, want ek weet nie of gaan jy op die regte tyd die geld hê nie. So dit moet op die regte tyd beskikbaar wees en ek moet dikwels in die toekoms inkyk, maande in die toekoms en natuurlik niemand kan dit doen nie. Nou wat ons gesien het oor tyd is en uit kliënte se pyn kan ek ongelukkig sê is dat een van die belangrikste faktore aan die einde van die dag om regtig iemand se betaalvermoë te squeeze, as ek dit so kan sê, is dat want kom ons begin net by hierdie. Baie mense is geneig, en selfs al werk hulle by 'n plek, so dis maar altyd mense wat doen wat hier gebeur, is dat mense overcommit. Ek dink ek gaan R12 hê, ek het net R10. Oeps, okay, nou ek vat net sommer so 'n random lysie van goed wat mense nou geld wil spandeer, het 'n telefoonrekening, jy laat jou hare sny, dalk, jy nie. Nee, ek kan nou en dan doen ek dit. My baardhare. Jou baardhare. Is, as dalk mense gaan 'n bietjie kroeg toe en te prokureer en het 'n kind op skool en dan so handelsvoorraad goed wat jy moet verkoop om weer jou geld te maak. Nou dis 'n mixed bag van allerlei goed. Nou as jy gaan kyk na die spandering van mense, en jy sal meer klem daarop lê later Ernest, is dat mense se spandering is nie altyd volgens die regte objektiewe prioriteite nie. Partykeer dan is die kroeg en die haarsny belangriker as die ou by die hardeware winkel ander dag goed gekoop het waarmee ek daai geld gemaak het byvoorbeeld. Nou daai bly agter. Jy meen om die harde hout te drink is. Ja, harde hout, ja. Dan die ou by die hardeware winkel skroef later. Presies, dis die kringloop. Nou die regte vraag dan is, wat is die effek? Nou sê nou maar ek betaal nie vir Vodacom nie, of vir MTN, ek wil nou nie vir iemand hier so publisiteit gee nie, maar wie ook al my netwerkverskaffer is, betaal ek nie. Dit gaan 'n rukkie hou, dan kan ek nie meer bel nie, ek kan nie meer WhatsApp, ek kan niks meer van hierdie goed doen nie, ek's uit. Hulle gaan hulle geld kry. Goed, daar's petrol. As ek nie die petrol of diesel ingooi nie, gaan die kar nie ry nie. Ek moet dit doen, dis nie argumenteerbaar nie. Maar dan is daar iets anders. Dan sit nou kom ons sê nou hipoteties Dirk by die hardeware winkel. Weet ek, ag man, ou Dirk is 'n nice ou en as ek net vir hom, ek gaan koop vir hom 'n koffie en dan chat ons 'n bietjie en dan gooi ek net vir hom so 'n halfte van die balans wat ek skuld en dan gaan ons weer aan en nou Dirk sal sommer via my verkoop en partykeer se ek bietjie agter en nou en dan vang ek weer bietjie op. Nou daai tipe goed wat eintlik daar gebeur het, is iemand het in hulle kop die sommetjie gemaak
van wat is 'n regte probleem en wat is nie 'n regte probleem nie. Nou jy kan vir my sê, die kontrak sê dit en wat. As ek dit nie voel nie, as ek dit nie beleef nie, dan gaan daar nie 'n effek wees nie. Dan gaan my kop dit nie regtig ernstig vat nie. Hamer teen die kop. Wel, Jy moet dit voel. Ek is eintlik bly jy noem dit, want baie kere gebeur dit dat mense vra en ek het dit nie 5 of 10 keer gehoor nie as ek net vir jou sê. En ook nie van afskuwelike bose mense, ek praat van gewone mense wat met my as 'n prokureur praat, ek sal natuurlik niemand se naam noem nie, maar dit is 'n natuurlike respons wat mense sê, kan my sê die ou se knie gaan breek nie. Dat rarig. Maar ek het al gehoor dat as jy nou klomp skuld het wat betaal moet word en jy moet nou besluit wie om te betaal, die persoon wat laaste betaal gaan word is die een wat geen vryheid vir jou is nie. Absoluut. Die tweede ene wat betaal gaan word is die een wat jou wetlik skade kan maak en die ou wat eerste betaal gaan word is een wat jou fisies kan skade maak. Ek het 'n paar hier huise, ek het al hierdie Jy weet, jy het druk 1 vir kniebreek, druk 2. Die grap vir my van die kniebreek ding is, en so ek sê, dit gebeur regtig baie wat mense dit vra, want jy sien nou hierdie mos bordjies van debt collections, wat nie prokureurs is nie almal nie, maar baie kere is dit iemand wat jou sal, wanneer jy by die kerk staan en 'n teekie drink, hier langs jou kom staan en sê, onthou van daai hardeware winkelrekening, né? Nou dit klink belaglik, maar dit is die tipe goed, of jy staan in Menlyn en jy wil in jou kar klim, jy lê jou foon sê, ek kyk vir jou, jy gaan nou in jou kar klim, en soos, waar's jy? Met wie praat ek? Moenie jy worry nie, ons kyk vir jou. Dis Jackie so van Dead Collections. Daai tipe goed, okay? Maar Dead Collections. jy kry net, met kniebreek, daar's net 2 knie, jy kry net 2 paemente. So, as jy partykeer kan mense nie als in 2 paemente betaal nie. Nou ek is nie vir kniebreek nie, maar ek dink dat as jy byvoorbeeld paemente gaan toelaat, moet jy druk opsit om elke paemente kan uitkry, reg? En dit Ons het dan 10 vingers. nou praat jy. So, maar okay, dit is die ding dat as daar 'n werklikheid, en jy dit heeltemal reg sê Ernest, dat dit gaan absoluut daaroor of is daar 'n werklike effek. Dis amper so wat ons nou in ons opwarmingschat gesê het van die innovering in oorlogstye. Dit is reël, daar's nie plek vir redenasies en teorieë en so nie. So uiteindelik Jock? Ek wil net vandag vir jou vra nê, so in terme van ek het 2 vrae, maar ek sê tweede vraag nou vra is hoe maklik is dit vir die klein saakonderneming om daai credit check te doen? Is daar meriete in nog in 'n goeie ou credit check? Ek weet die corporates is nog steeds baie gedissiplineerd met dit. So ja, hoe lyk daai dinge? Is dit akkuraat? Is dit maklik? Is dit vinnig? Net om en natuurlik ook, ek vind selfs ons ook, nê, jy vertrou my ou het 'n kontrak geteken. Weet, touch wood, niemand snaaks daar buite nog nie. Well, ja, dis 'n ander storie, maar die punt is meeste ouens betaal, geen komplikasies nie en ek weet nie wat hulle credit score is nie. So daai is by voorsorg. Dit is om voordat die krediet toegestaan word is en kom ons face dit. As iemand jou later betaal as nou kontant in die hand, is dit krediet. Ek praat nie van die kredietwet en rente en dit nie. Ek praat van jy is op risiko om nie jou geld te kry nie en daarmee moet jy vrede maak. So neem voorsorg. Die tipe goed wat 'n mens kan doen is, kom ons begin by die belaglike, reg? So die belaglike is, ek het 3 sulke oproepe of gevalle verwysings gehad in 1 maand wat verby is. Okay, ouer mense word gebel, antwoord hulle telefoon, val vir die oudste triek in die boek. Dit kon 'n chatbot gewees het. Betaal vir my vir hierdie of daardie rede, hierdie geld oor of gee my jou PIN of log in en sit hierdie by of doen daai. Woep, geld uit. Hardloop bank toe. Ek is bedrieg. Soos jy's gesakker. Jammer, baie jammer, maar dit is 'n regte ou triek waarmee jy gevang is en sorry vir jou. Okay, nee, ek regtig sorry vir jou, maar sorry vir jou. Dis die einde van die storie. So dan die minder belaglike is check iemand uit, as ek dit so kan stel. Hey, duur klere, nice watch, cool kar. Beteken nie dis 'n goeie betaler nie.
daai goeders is dalk op slegte skuld. Who knows? Jy weet, dis dalk 'n triek om jou te vang, jy weet. So moenie net na die oppervlakkige goed kyk en jy smeer jou praat 'n groot game en bly in 'n groot huis, so moet baie geld hê en daar's seker 'n kluis met miljoene en as jy net nice is, dan kry jy sommer van dit en daar's geld vir dit werk nie so nie, klaar, kry dit uit jou kop uit. Die regte goeders wat tel is om die basics is, en jy kry toestemming daarvoor, dan doen jy 'n basiese credit check, dis by die kredietbureaus, jy kan van enige persoon of entiteit 'n verslag trek, en jy kan bietjie hulle transaksies, geskiedenis en 'n score en al sulke goeders kry, maar jy moet verstaan, daai is 'n snapshot, dit is beperkte data, dit is glad nie konteks spesifiek nie almal is op daai stelsels dat die data beskikbaar is nie, so daar's Maar ek dink belangrik daar's maar is die konteks. Ek het al gesien met gevalle, ek vat veral slim mense, weet, ons is partykeer ek het vergeet om 'n rekening te betaal, want dit is nie geautomatiseer nie, want dit is nie 'n debietorder nie. En as jy nie konteks sien dan in die stelsel word dit net gevleg as jy's swak betaler, ja. 2 betalings was laat. Maar is vir 2 spesifieke goed, en as jy gaan kyk, as jy sien maar dis daai wat nie debietorders was nie, of jy moes manually, en jy was dalk nie in die land nie for that matter, of jy weet dis mense, jy vergeet. En dis weer eens, ek wil sê, dis nie altyd wat jy met tegnologie net kan 'n klikke knoppie, wat my robot korrigeer, wat kom ons sê konteks oor wat ook al gebeur is, dit is al 'n jaar terug. Wat het gebeur hoekom ek nie betaal nie? Jy was afgelê van jou werk, dit was COVID tyd, jy was geretrench, jy moet altyd konteks onthou. En dan kan jy sien maar met die laaste 12 maande is die track record goed. So moenie baba met die badwater uitgooi nie. Exactly. Ek dink, ekskuus maar ek het nou ook al gesien met huurders. Dit is nou maar my konteks hierso is, dit is daai tipe goeders wys baie keer vir jou 'n gewoonte, 'n patroon. 'n patroon en 'n gewoonte misdadiger bly 'n gewoonte misdadiger. As jy gewoond is om goed laat te betaal, gaan jy dit aanhou so doen. Maar as jou finansiële gewoontes goed is, dan gaan jy aanhou om goed te betaal. En dit is die een ding wat die toets van tyd wel sal wys op so 'n verslag, Dewald, is dit 'n patroon of is dit regtig ek het 'n fout gemaak? So, maar ek dink daar wat jy raakvat is mens moet nadere ondersoek instel. Mens moet bietjie dieper kyk as net die fancy watch en 'n credit report. Yes. Dit is byvoorbeeld handelsverwysings. Goeie ou handelsverwysings. Met wie anders het jy iets soortgelyk gedoen? As ek die 3de, 4de persoon is wie jy nie betaal nie, dan wil ek baie ver van jou weg bly. Of ek wil ander betalingsterme hê. Ek gaan nie toelaat dat jy 90 dae, ek gaan stop om aan jou te lewer as ek sien hierdie dinge uit 'n kant uit. Okay, so dit is wat ons probeer vasstel, maar hoe doen ons dit? So vra iemand, hoorie met wie anders doen jy besigheid? Onthou voor die transaksie plaasvind. Dis iemand tipies, ek wil nie sê verleë nie, maar tog 'n bietjie, okay, ek moet nou my kant wys dat jy weet wie ek is en so. So jy kan iemand deur 'n ekstra masjien en deur 'n MRI sit as jy moet, en hulle sal dit wil doen om die krediet aan te gaan of om die fasiliteit te kry. So maar as jy met iemand gaan praat dan wat met hulle en maak seker dis nie hulle vriende en familie en die beste vriend wat altyd daai oproep vat en so nie. Gaan praat met iemand wat 'n relevante verwysing is en maak dan ook seker jy vra die regte vrae. Vra vir iemand, ek wil jou finansiële status sien, ek wil bestuurstatus sien, ek wil bankstatus sien. As jy dit vir my wil wys nie, dan kan ons daaroor praat. As jy dit nie het nie, dan moet ons begin ernstige vrae vra. Okay, nie almal het heeltyd 'n report vir alles nie. Maar as daar niks is nie, as daar niks is wat jy kan demonstreer om geloofwaardigheid te kry dat jy dit werd is nie, verdien jy nie krediet nie. Hoekom moet die risiko geneem word aan hierdie kant? Nou, die punt dan is, dat om voorsorg te tref, om 'n kredietvasstelling te doen, 'n kredietlimietvasstelling, volgens die feite wat jy het. Nie sê, ag, ons gee R30,000 limiet, en daarna kort jy dit en dat. Sê, wag, vir jou, dit, vir jou, dit, vir jou, dit. En dan, dit is die voorsorgkant. Maar, uiteindelik, wat 'n mens sien, is dit gaan oor lewensiklusbestuur. Dit gaan, daar's gereeld hierdie tipes transaksies, daar's elke eenheid 10, elke eenheid 100, gaan daar iemand wees wat nie die belofte nakom nie, wat nie betaal nie. En daar sê mens dan,
Dit is eintlik al is dit eksterne probleme of iemand geld het en of hulle betaal, kan mens intern op 'n bestuursvlak, strategies en prakties allerlei maatreëls en prosesse instel. En dan gaan sommer net soveel en net 'n paar noem met die hoop dat dit handig is, dat daar's 'n interne beleid, hou daarby. As jy prosedures het, stiek daarby. Monitor jou resultate, kyk na die mense se balans. As iemand agter is, moenie nog krediet toestaan nie. As iemand begin altyd goed betaal het, en was altyd op die 28ste, dan kry ons Marese geld, nou is hy die 3de, die 7de, die 9de, iets is fout, pas op, dis nie meer nice besigheidsvernoot van laas nie, dit is dalk 'n probleem van môre, so hou dit dan dop, los die probleme baie vinnig op. David, jy nou gesê, Jacques, is so belangrik, dat as iemand 'n probleem het, as iemand jou 'n 3 uit 5 score gaan gee, moet jy uitvind, want daar is ook iemand wat jou nie gaan wil betaal nie. So as jy kan uitvind wat is dit en sê wag 'n bietjie, ons is nog besig om te transact. Ek wil asseblief net by jou hoor, wat gaan hier aan? Want jy gaan ook nou slegte goed van my nou nog seker wil sê ook nog later in die pad af. So hou daai blus daai vuurtjie terwyl hy klein is. Maar dan as daar iets is wat nie mooi plaasvind nie, eskaleer dit. En wat moet jy doen om dit reg te kry? Jy moet trekke van al jou dokumentasie. Jy kan nie goed aflewer en nie 'n delivery note kry nie. Jy kan nie goed uitstuur as daar nie 'n purchase order was nie. Sulke klein goedjies, maar dit gaan jou sink as jy later kom en sê man, ag jy, hoeveel keer het ons nou dit gedoen en jy gaan my nou regtig nie drop nie en al daai goed begin so, later hou op my bel, my lawyer praat met jou klaar. En dan val dit neer op bewysstukke. Het jy die goed gecheck, is dit in plek, is dit in lyn met jou kontrak, al die e-mails, al die WhatsApps, al daai goed wat al net vertroebel, gaan 'n invloed hê, so jy moet seker maak dat jy by jou eie reëls ook stiek, en dan ook maar net prakties, jy weet, as jy sien dat iemand default, dat hulle nie by die goeders hou nie, of hulle is nie so trou aan hulle woord nie, of hulle het net nie die geld wat hulle gedink het hulle gaan hê nie, dit is nooit noodwendig iemand wat skelm is nie, dit is gewone mense wat net simpel besluite maak en kortsigtig is en bietjie overshoot en overcommit en so aan, maar maak dan die kredietlimiet bietjie minder en wysig die betalingsterme, sê weet jy wat, ek het gedog jy gaan 'n lekker 30 dae kliënt wees, ons het jou op COD, dis dit, klaar, jy weet, en ek soek eers my balans, dan begin ons, jy weet, jy gaan nie nou begin COD terwyl jy my nog skuld nie, want dan vang jy my nou weer uit. So, die gevolgtrekking dan is, dat die mens proaktief hierna kyk, dis iets wat ons laasweek gesê het, wees proaktief in jou benadering, kyk na die hele lewensiklus, moenie net kyk na invordering nie, moenie net kyk na wetting nie, moenie net een keer kyk na wat iemand se credit score nie, hou dit die heeltyd op, monitor dit, monitor ook jou resultate oor 'n maand en oor 'n termyn en oor 'n jaar en sovoorts en sien wat se patrone jy raak sien in jou besigheid. As daar wanbetalings is, maak seker daar's gepaste teenreaksie. Moenie laat dit unnoticed gaan nie. As dit laat is, wys dit uit. Maar ons het dit ontvang, dankie, maar ek sien dis laat. Maak seker dit word opgemerk. Laat dit nie 'n ding is wat, hulle kom dit nie eers agter nie, want dan kan jy weet, die 3de word die 5de word die 15de. En dan uiteindelik, waarop dit neerkom, en ek dink dit is vir die entrepreneurs, dit is 'n deurlopende bestuurskwessie. Dit is nie, daar's nie my core business is, ons smelt grawe en dan ons hierdie kant dingetjie is finansies nie. Dis soos as jy finansies afgesny is, gaan jy niks doen nie. En dan gaan jy later al hoe meer moet prioritiseer, belangrikste goed is al wat oorbly, en kom ek eindig met hierdie staaltjie, want ek sien in vandag se tye, kontant is min. Ek sê dit nie ligtelik nie, ek sien dit oral, dat die kontantvloei in ons land is, dis soos om deur die Karoo te ry en jy sien dit het lanklaas gereën. Dis droog. Wat in Japan gebeur het, Japan het hier, ek dink in die 70s, 80 het hulle hierdie ekonomiese, waarvan julle kan hierdie ekonomiese ontploffings gehad en eintlik 'n ontploffing net konstante groei. En toe in die 90s, toe vat hulle hierdie amper dekade lange dip en hulle het 'n zombie economy genoem. En wat gebeur het hulle het deur 'n slegte ekonomiese tyd gegaan, en soos wat die kontant opdroog,
dan vloei dit nie meer na die volgende ou toe nie. Dan so daar van die punt af, dan gaan dit al hoe opper in die value chains, of in die cash flow chain, as ek dit liewer so noem, want die geld kom ons baie keer van die ander kant af. Droog dit op, nou betaal ek net die belangrikste goed in my salaris en my Netflix en internet en wat ook al. Okay, volgende maand hier, jy weet later die minimum goed, net petrol, net kos, en dan uiteindelik al daai ander verskaffers wat daai geld, die res van daai geld sal ontvang, droog nou op. Nou kan hulle nie meer hulle goed betaal nie. Eventually is dit hierdie totale economic downward spiral wat nie kan terugkom amper tot hy heeltemal oor begin nie en collapse. En ek meen dit is hoe belangrik en relevant dit is, want ons weet hier is 'n resessie op pad. Ek dink nie ek's doom and gloom nie. Ek dink dit is algemene kennis en ons sien al reeds Suid-Afrika se ekonomie is op 'n baie taai plek met hoeveel faktore wat dit net verswaar en erger maak. En dan is net die basiese realiteit dat mens sien die kontant is minder. So as daar nie 'n proaktiewe benadering gaan wees nie, gaan daar suffering en pyn wees en ek wens dit is nie so nie en beveel dis aan dat wie ook al in 'n posisie van verantwoordelikheid is wat besluite maak oor transaksies wat moet voortgaan of nie, dubbel en trippel seker maak dat daar's genoeg voorsorg in plek en konstante monitering om dit verantwoordelik te doen. Dankie maar kom ons vat 'n vinnige breek as ons in die pylvak Ernest Boervin gaan ons 'n bietjie finansies gesels. Speel net gou eers 'n liedjie dat ek gou kan dink wat ek wil sê hierna. Ja, ek praat nou hierso. Die recording program. Episode is beskikbaar sodat jy kan luister wanneer dit jou pas. Die eerste episode sal natuurlik die program as 'n geheel wees. Tweede episode gefokus op digitale bemarking en tegnologie. Derde episode op regsaspekte. Vierde episode op finansies. En onthou besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken asseblief in sodat ons jou op hoogte kan hou. En baie belangrik, gaan luister na ons vorige potgoeie en toekomstige potgoeie op Spotify, Apple Podcast en natuurlik op YouTube. En baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat lekker mense soos jy ook te hore kom en uitvind van Klipkouers Son. Lekker Boervin tyd. Maar ek moet, jy's mos, Ernest, ek weet jy's mos 'n baie ernstige ou. Inderdaad. So, maar hang aan. Okay, so weer speel. Okay. Okay, Ernest, dis nou ernstige intro vir jou. Okay. Ek sien daai vinnige vingertjie daarso. In elk geval, dankie vir die geleentheid om weer 'n bietjie te kom chat, bietjie finansies te praat. Ek moet sê, laasweek was nie vir my 'n wonderlike week nie. Ek is vir die eerste keer in 'n baie lang tyd vasgevra op my gebied en ek het dit nie goed hanteer nie. So, julle ken die Transformers, nee? Ja. Die movie, ja. So iemand kom toe nou na my toe en hulle sê,
as jy nou versekering moet uitneem op die transformer, gaan jy nou vir hom lewensdekking of motor versekering gee. En ek het nie geweet nie. En dit was my erg. En toe kom die ou en hy maak dit nog moeiliker en hy sê, maar die transformer assosieer as huiscontent. So nou weet hulle maak dit moeilik. So ek het my CFP handboek van voor tot agter deurgeblaai laasweek en ek kon nie die antwoord daarvoor kry nie. Maar goed, op 'n ander noot dan nou. Soos ieder gewoonte, hou ek maar daarvan om met 'n klein storieetjie te begin. So hier gaan hy. Bietjie ernstiger storie as wat ek nou my inleiding was. So hierdie klein diepsiel seentjie sit eendag en hy wonder by die huis oor wat is sy lewe werd. En hy gaan na sy pa toe en hy sê vir sy pa, wat is my lewe werd? En sy pa sê vir hom, vat hierdie klip wat ek hierso het. Dan vat jy hom na die mark toe. En as iemand vra wat kos hierdie klip, dan steek jy net 2 vingers op. Kyk jy wat gebeur en dan bring jy die klip by huis toe. So vat hy die klip mark toe en by die mark vra iemand sê, "Jessie, dit is 'n mooi klip, wat kos hy?" En hy steek sy 2 vingers op en die vrou sê, "O, $2, baie goed, ek sal hom koop." Hy vat sy klip toe nou terug huis toe en hy vertel vir sy pa die storie. Die volgende dag sê sy pa vir hom, "Vat te vandag hierdie klip na die kunsgalery toe en dan doen jy dieselfde ding daarso." En hy gaan na die kunsgalery toe en daar is 'n vrou en sy vra, "Jessie, dis 'n regtig besonderse mooi klip, wat kos die klip?" En hy steek sy 2 vingers op en sy sê, $2000, dit is 'n nice klip, ek sal hom vat vir daai prys. En hy is huis toe, hy vertel vir sy pa. Sy pa sê vir hom, "Goed, môre vat jy daai klip na die museum toe." By die museum kom hy aan en daar's 'n persoon wat sê vir hom, "Jessie, maar dis 'n besonderse klip, wat kos hy?" En hy steek sy 2 vingers op en die ou sê, $2 miljoen vir daai klip. Dit is 'n baie unieke klip. Ek het nog nooit so 'n klip in my lewe gesien. En nie, ek weet van hulle, maar ek het nie geweet daar bestaan nog van hulle nie. Ek sal vir jou $2 miljoen gee vir daai klip. En hy gaan toe nou terug en vertel vir sy pa die storie. Nou in elk geval, en sy pa sê toe van wel, daar's jou antwoord op wat is jou lewe werd. Dit hang af vir wie jy vra en met wie jy jouself omring. So ek het julle gewaarsku, dis 'n bietjie dieper storie. Ek het nie die huilknoppie nie, ek gaan dis baie goed. Daar's Ja. In elk geval, so die rede waarom ek die storie vertel is, dit is iets wat ons regtig probeer implementeer by Boervinders, is om ons kliënte te sien vir wat hulle regtig werd is en werd kan wees. Ek wil altyd, as ek iemand nuuts ontmoet, wil ek 'n 10/10 bo hulle kop sit of 'n A+, dat ek hulle dadelik op daai manier ervaar. En daar's 'n spesifieke ding wat deesdae maak dat mense hulle self onderwaardeer en hulle self as minder sien as wat hulle regtig is. En ek dink baie van dit kom uit hierdie COVID tydperk waarin ons was, waar baie mense baie skuld gemaak het. En as dit nie goed gaan met jou finansies nie, en as jy te veel skuld het, dan voel jy partykeer minder waardig, en dan gaan jy dalk dink dat jy is die $2 of die $2000, waar jy eintlik 'n $2 miljoen mens is. So ek het so rukkie terug 'n boekie geskryf, dit was 'n hele ruk terug, dit was actually voor COVID wat ek die boekie geskryf het, en op daai stadium het ek vir een of ander rede dit goed gedink om hom in Engels te skryf. Ek het seker gedink, dit is seker nie so moeilik om 'n boekie te skryf, ek maak dit moeiliker en doen dit nog in Engels ook. of ek dink is weer dat my spelcheck net in Engels werk. Maar in elk geval, so die boekie is basies 5 stappe om van jou skuld ontslae te raak. Ek wil vandag oor die eerste 3 stappe gesels en dan in volgende week se uitsending sal ons die ander 2 bespreek. Nou ek is nou die laaste ou wat nou ooit vir jou
met 'n Bybelversie gaan slaan, maar hierso's een wat net so relevant tot die boekie is, dat ek hom toe nou ingebring het. En die vers sê, wel, dit is in Spreuke 22 vers 7, wat hy sê, the rich rule over the poor and the borrower is slave to the lender. So, dit is ook waarom ek toe die boekie se naam gemaak het, Stop being a modern day slave. Want solank as wat jy in skuld is jy iemand se slaaf. Of dit jou ouers is, of dit die bank is, of dit jou chommy by die werk is, solank as wat jy iemand geld skuld, het hulle iets oor jou. En dit is daai iets oor jou wat maak dat jy jouself naderhand minder sien en 'n slawe lewe lei. In elk geval, so dan praktiese 5 stappe, dit is eintlik stating the obvious, maar dit is baie dikwels nodig om die obvious weer te hoor, en hierdie obvious is iets wat van jou blue collar worker tot jou CEO, is dit relevant vir almal van ons. Die eerste ene is 'n begroting, en ek weet meeste van ons haat daai woord, dit het 'n baie slegte konnotasie, maar bitter belangrik vir ons almal om actually 'n begroting te hê, om actually te weet, soos wat Marlene het nou gepraat het van, jy moet gaan inkopies doen, jy moet jou hare gaan sny as jy het, jy moet al hierdie goedjies doen, maar min van ons weet wat kos ons lewe in die einde van die maand, en hoe vergelyk dit met dit wat ons inkry. Dit is amper soos die volstrys ding, wat jy wil jou kop eerder in die gat druk en dit nie sien nie, nie weet daarvan nie. Interessante ding, Ernest, wat ek altyd sê is, as mens kyk na 'n kredietkaart, en is weer eens, is net jou uitkyk, hoe jy praat oor die begroting, is dat, as ek na 'n kredietkaart kyk, dan sien ek daar's 'n limiet, dit beteken, ek moet onder dit spandeer. Gewoonlik as 'n vrou na dit kyk, en sê ek, dis waartoe ek moet spandeer. Dis 'n teiken. Ek het een keer so met boere in 'n landelike gemeenskap gepraat, en ons is 'n ontwikkelingsprojek, en ons praat oor hierdie ding van begrotingsbestuur en kontantvloei, en so het ek verduidelik, sê die inhou, dis soos om 20 hoenders te hê, maar net 10 pitte. Ek soos wel, there you go. Dit is, en as jy jou kop in die gat wil druk, wil jy hom uiteindelik in jou eie gat druk, reg? Ja. want ja, daar buite is dit nog erger, as jy Dekker proverb. Ja. In elk geval, so om net 'n praktiese, goed gedetailleerde begroting te hê, en te weet wat kos jou lewe, is natuurlik die eerste stap. So dis die slegte nuus van hierdie hele ding is, dis nie 'n lekker oefening om dit te gaan doen nie, maar ek dink tog, mens voel altyd beter, na jy daai begroting gedoen het, en jy weet, jy kan met die feite werk. Wat is daar, ekskuus ek vir jou rede, Ernest, een van die kragtigste apps wat ek gebruik is hierdie, wat Old Mutual se 22 something, 22/7. Ek moet sê, hy is baie indrukwekkend. Link met jou bankrekening, en hy figure hy trek, en as jy het goed, weer eens, jy junk in, junk out, so jy moet hom net help goed allokeer, en dan begin hy, maar ek sien hy so, meeste van die tyd, 96% allokeer hy outomaties, maar ek weet geen indikasie ten minste, akkurate indikasie. En op dalk is dit 'n chat vir julle vir volgende keer op tegnologie, want ek dink dit is 'n briljante stuk tegnologie wat daai het, want Old Mutual sit met al daai data van almal se begrotings, wat nie 'n slegte ding is nie, ek meen dit is beskerm. Niks is verniet nie, nee. So, ja, hulle weet, hulle kry, maar dit is deel van 'n verkoopstrategie en 'n bemark. Ek sê fantasties aan met die chatbot voorbeeld. Ja. Maar ja, as ons 'n bietjie kyk dan. Maar ja, briljante stuk tegnologie, dit word al hoe makliker om jou begroting behoorlik te doen, en daai ding jok ook nie vir jou nie. Hy's nie emosioneel involved in jou begroting nie, so hy wys vir jou die feite. Kan nie die transaksie delete nie. Ja, dis nie jou browser history nie, dit is 'n begroting. So ek dink die belangrikste deel vir my van 'n begroting ook is om daai, ek kan nou nie aan die mooi Afrikaanse woord dink nie, maar die consciousness te kweek, sodat jy actually weet waar jou geld heen gaan. As jy aan die einde van die maand 'n lys van goed het waarop jy jou geld spandeer het, dan kan jy actually sien, sien maar, ek het nou 'n paar R1000 op daai brandewyne gedrop, en dit is waar word dit is in die hardeware winkel geklassifiseer. Ja, baie DIY vir die huis. En vir elke bottel brandewyn
wat jy gekoop het jy na die 2 dae later weer 'n bos blomme gekoop. En intussen takeaway. ja, en takeaways 'n bietjie later die dag. So ek dink dit is baie belangrik om te weet waarop jy jou geld spandeer. Jy kan nie manage wat jy nie kan meet nie. Jy kan bestuur wat jy nie kan meet nie, ja. Daai en ek het nou nie reg gevoel nie. Maar in elk geval, jy wil dit kan manage, maar jy moet eers kan weet presies wat gaan daaraan voor jy dit kan manage. So dit is 'n groot stap, maar ek dink dit is 'n baie belangrike stap wat elke persoon moet in jou besigheid, veral ook, ek meen ons is juis hierso om bietjie met die SME's oor te gesels. In jou besigheid, as jy jou finansies wil regkry, begin met jou begroting. Die tweede stap is 'n Ernest, nou voor, ek weet gou begroting, jy weet nou, ek 'n redelike paar mense se begrotings onder oë het. Waar spandeer meeste mense hulle geld verkeerdelik? Wat jy daadwerklik as jy die begroting voor jou oë sien, jy kan sê, daar's 'n groot misallokasie van fondse en dit kan so maklik wees soos om dit net uit te wys en jy kan dit verander. Wel, dit is nie heeltemal so maklik altyd net om daai veranderingkies te maak nie, maar die grootste sondebok is skuld gewoonlik. Daar gaan in meeste van ons se begrotings gaan daar heeltemal 'n te groot gedeelte aan skuld afbetaal. En dit is wanneer dit gebeur dat jy betaal skuld of geld in jou kredietkaart in en los dit daar vir 'n dag, môre transfer jy dit net weer terug in jou checkrekening in, laat jy dit weer op iets anders kan gebruik, daai tipe van goeders. So skuld is die eerste ding om na te kyk en ek gaan net nou ook so 'n bietjie strategies na skuld kyk ook. So die tweede ding wat ek dan nou geïdentifiseer het na ons nou ons begroting opgesit het, is om 'n emergency fund te hê. So daar's nou onlangs studies gedoen wat wys dat meer as 60% van Suid-Afrikaners in professionele beroepe, so ons praat nie nou van die wye Suid-Afrikaanse mark nie, professionele mense kan nie bekostig om 'n R10,000 nak te absorbeer nie. So R10,000 kan jou... Dis fragile. Yes, dit kan jou hele appelkar onderste bo gooi en jy is gesink. Oor in jou kanon in. Met 'n R10,000 nak. So om 'n emergency fonds te skep, so my advies is, daar's baie goedes wat jy binne 'n R10,000 bracket kan fix. En as jy, behalwe as jy nou 'n Volvo ry, kan jy jou tyre regmaak as jy Die TV van die muur afval. Ja, Let wel jy het gesê 'n tyre. Dis akkuraat. So met R10,000 kan jy nogals wegkom. So my voorstel is altyd mik net vir daai 10,000. Hê jou eie 10,000, nie 'n 10,000 kredietkaart ekstra nie. Hê jou eie R10,000 iewers. Nie om te retire, om die Volvo te retire. ja, as hy exhausted is. So R10,000 van jou eie geld is jou eerste mikpunt. Dan natuurlik, sodra jy daai gemaak het, dink ek die volgende stap is dan nou 3 maande se salaris. Dis altyd goed. Ek meen dit is baie gemoedsrus wat mens het as jy kan weet jy's vir 3 maande. Selfs al cover dit net die bare minimum vir daai 3 maande, maar vir 3 maande sal jy kan survive. En as 'n slaaf, soos jy die term verwys is, kan jy jouself retrench as jy moet. Ja, uit slawerny uit. Ja. Met 'n 3 maande se salaris backup. Maar prakties nou, Ernest, waar sit jy daai befondsing? Jy sit nie in jou matras nie. Nee, mens sal Of dit los dit op jou wildsplaas in dollars. in jou lazy boy. Ja. In elk geval, so dit is definitief, dit is iets wat onmiddellik beskikbaar moet wees. Mens weet nooit wanneer mens tussen Kimberley en Douglas met jou Volvo gaan staan en dit dalk 'n paar rand kan kos nie. Hy het niemand spesifiek gemik nie, maar ons het lank aan die son gestaan. Ons het sterk vir 'n ander dag. In elk geval, mens weet nooit wanneer jy daai emergency fonds nodig het nie, so dit moet definitief 'n plek wees waar dit onmiddellik beskikbaar is. Verkieslik nie in jou bankrekening, checkrekening nie, want daar is dit te beskikbaar.
So iets waar byvoorbeeld 'n money market. Dit is veilig daar. Jy wil nie dit in iets sit wat te veel fluktueer nie, want nou sit jy dit in die aandelebeurs, nou gebeur daar môre iets, maar vandag het ons minister ietsie snaaks gesê en daar's die aandelebeurs in sy kanonne en daar's jou R10.000 weg. R10.000 is nou R3.000 môre. Tot nou moet ons wag laat hy weer herstel. So dit moet 'n relatiewe konservatiewe belegging wees wat 'n matige groei sal gee. Ietsie soos die geldmark bly daarom naby aan inflasie. So en dit is beskikbaar. So dan ja, om daai fonds te hê is 'n baie belangrike ding. En dan die volgende ding voor, hierdie is nie spaar vir rykdom nie. Hierdie is help my uit die kak uit geldjies. Emergency. Yes. Soos jy gesê het in die begin. Hierdie is die geld wat keer dat jy na iemand anders toe moet gaan en sê, "Jesus, kan jy my raak 'n moerse gunst?" Ja, kan ek bietjie van pa se aftrek geld leen, daai tipe van goed. In elk geval, en dan die derde ene is, dan begin ons te kyk na skuld afbetaal. En dit is 'n baie belangrike een om by uit te kom. Maar dis half die hoender en eier ding, spaar jy eers jou emergency fonds of begin jy eers jou skuld af te betaal? Ek is 'n voorstander daarvan dat jy eers jou emergency fonds het, want anders gaan jy as die emergency kom net nog skuld gaan maak. So dit help jou, dit keer jou om nog skuld te gaan maak. As jy nie klaar op jou limits is nie. Yes, natuurlik. So daar's 'n paar strategieë om te kyk na hoe betaal jy jou skuld af? Waar begin jy jou skuld af te betaal? Begin jy 'n logiese manier is om te identifiseer wat is jou hoogste rente skuld wat jy het en daar te begin en dan na jou kleiner laer rente skuld te kyk. Ek is 'n voorstander van 'n ander strategie en strategie, ek sê die woord baie, maar dit is ek sien myself heeltemal as 'n finansiële strateeg. En dit is my werk by 'n kliënt is om seker te maak dat ons strategies na jou omstandighede kyk en as mens nie 'n strategie het nie, dan dobber jy net rond. So wat ek hier in my Engelse boekie nommer 3 genoem het, is list and kill your debt. So dit is om 'n lys te gaan maak van elke stukkie skuld wat jy het. Hierso gewoonlik sluit ek uit, die enigste twee goed wat ek uitsluit is huis en kar skuld. So ons kyk nou hierso na jou Edgars rekening, na oom Piet wat jy geld skuld, ons kyk na die mediese fonds of die mediese rekening wat daar is, al daai tipe rekeninge wat Daai rugby telling wat jy verkeerd geraai het by die losie en 3 bets opgesit het, nou wat vir die ou moet gee. Ja, of die hole-in one geslaan het en op jou kredietkaart moes betaal. So nou gaan maak ons 'n lysie van daai skuld. Want dis ook weer soos die budget, dis 'n bietjie 'n scary ding om na te kyk, maar mens voel amper beter, selfs al is die eindbedrag belaglik groot, mens voel beter na jy dit gesien het en nou weet jy waarmee jy werk en nou kan jy strategiese plan gaan uitwerk. So my strategie wat ek hier voorstel en aanbeveel is om al daai skuld te gaan in 'n lysie sit van die kleinste skuld. So ek praat nie van jou maandelikse premie nie, ek praat van die uitstaande bedrag. So jy skuld iemand R150, dit is jou kleinste skuld, sit hom heel bo. Volgende is jou Absa kredietkaart, R2000, hy's tweede. En so gaan jy nou met jou lysie aan tot by daai R500,000 wat jy dalk aan iemand skuld en Lendekker prokureurs vra elke maand 'n debit order daarvoor dalk. So jy maak 'n lys van al jou skuld. Dan betaal jy jou minimum premie op elke liewe een van daai goeder soos wat jy maar moet, maar jy probeer die kleinste enetjie heel eerste af te betaal. So dit is 150. A quick win. Yes, 'n quick win. Ja, dit gaan hierso oor, dis 'n emosionele ding. Dis maar momentum. Absoluut. Weet, sodra jy sien jou skuld invorderaars raak minder, soos ek dink is meer van 'n mindset ding, nee. Ja, en ja, jy vorder, jy voel, jy tikkie boksies soos dit aangaan. Skuld vir Marie 150, nou betaal ek hom, volgende maand sit ek daai 150 by my volgende kleinste een. En nou het ek jy 150 plus die 180
volgende maand of 2 maande later is daai nou afbetaal, nou vat ek al 2 daai en ek sit dit by die derde ene by, en dit word 'n sneeubal effek om daai skuld af te betaal. So hierdie is, ek dink basies die eerste 3 stappe wat 'n mens moet neem in jou finansiële lewe, jou besigheidsin of privaat in jou privaat lewe, om die boeye van skuld van ontslae te kan raak en 'n vrye lewe te kan lei. En dit is min of meer my storie vir oggend. So ek het vir jou vinnig gevraag, so en dit sluit nou baie mooi aan juis met wat Maree vroeër gepraat het van krediet gee. Ek het weet nou die dag vir my, ek het onlangs het ou weer vir my gevra toe weet hierdie debt wat noem hulle debt free, verskriklik baie oproepe wat cold calls wat deurkom en ons kan jou skuld halveer en die ou vra toe vir my, ja, wat dink ek af? Ek sê van, wel, daar's net 'n manier hoe iemand jou skuld halveer. Jy gaan die prys betaal op jou credit score. So wat is daai, want soos ek sê, juist nou, en ek dink dit sluit weer jou ekonomiese pressure, ouens kan jy betaal nie, hierdie debt free, ek weet nie, as een van die groot brands is oral, jy kan nie voorbly nie, hè? Ja. So, ja, wat is jou take on that? Weet, nou skryf jy jou skuld af, jou credit score is kas toe, so korttermyn verligting, of is dit 'n verligting? Ons hoofmark hierso is entrepreneurs, en ek dink as 'n entrepreneur of 'n besigheidseienaar is jou kredietscore is ongelooflik belangrik. Ek meen, jy gaan sekere deals nie kan doen nie as jou kredietscore nie reg is nie. Jy sny jou hande finansiëel tot 'n groot mate af sonder 'n goeie kredietrekord. So ek sal my kredietscore eerder wil beskerm as wat ek halfte van my skuld ontslae van raak en dan die prys vir jare daarna daarvoor moet betaal. Dink dit is belangrik om 'n proaktiewe approach te hê wanneer mens begin agter te raak. Voor die prokureurs jou bel die bank. Sê vir die bank, luister, dit is die situasie waarin ek is. Die bank wil ook nie die moeilike pad vat nie. En dit is makliker. Meeste krediteure is nie uit om jou te skroe nie. Hulle wil hulle geld hê. As hulle nou 'n bietjie langer moet wag, solank hulle net eventually ook daai wen. En ek dink die boodskap is hierso, soos jy sê, om jou persoonlike finansies en het sy besigheid konfronteer die realiteit. Dit is moeilik, maar dit is die beste beginplek. Ja, en ek meen, om dalk net ook die opsies om dit te skets, veronderstel jy is totaal en al oor jou kop. Die ergste graad, hopeloos insolvent, geen kans nie, totaal en al verdrink, overcommit, is die ergste seker sekwestrasie, waar iemand hulle totale boedel oorgee. Dit is switching it off and on again, dit is die ergste, maar dan kry jy 'n totale reset, maar daai ding sleep jy saam met jou saam vir ewig. Dit is so, ek sien dit soveel keer in vorms, is jy al gesekwestreer. Ek het al ook, ek moet dit bysê, ek ken mense wat al gesekwestreer was, wat baie goed van dit afgekom het, baie goed gerehabiliteer het. Ietsie kort van dit wat die kredietwetfonds gee is skuldhersiening, waar jy iemand kan help om van die goed net te herstruktureer en jou paaiement kom dalk net af en jy doen dit oor 'n langer termyn, maar dis relief. So dit is nie, jy gaan nog steeds betaal en dit gaan nie weg nie, maar dit kan raak weer bekostigbaar om te lewe. Maar bietjie korter van dit is skuldkonsolidasie en ek dink dis eintlik net 'n ding wat mense ook moet oorweeg, dat as jy dit kan bekostig om net goedkoper skuld aan te gaan, en te sê, goed, hiermee settle ek daai duurskuld. Dis ook 'n quick win, is dit nie? En dan die laagste graad van aksie om te neem is seker maar net, en ek dink dit's goed dat jy dit sê, Jacques, is om met die krediteure te gaan praat en sê, hey, ek kan nie die maand betaal nie, face it, of jy vind dit nou uit of later, maar in my ervaring is dit 12 uit 10 keer die geval, dat wanneer jy proaktief met iemand gaan praat en sê, hoorie, ek gaan jou nie betyds betaal nie, sorry hoe jy dit hoor, maar dit is so, is dit beter as om dit na die tyd uit te vind. 'n Ander oplossing, en dit is ook nou weer 'n hele gesprek op sy eie, wat ons dalk in 'n volgende episode kan kyk, is as ek kan sien, ek het te min geld om al my skuld af te betaal, so is die probleem dat my skuld te veel is, of is die probleem dat my geld te min is? En wat kan ek dalk doen om my salaris 'n klein bietjie van 'n boost te gee? Is dit dalk nou tyd vir 'n side hustle of ietsie wat daai ekstra 5 of 10,000 rand 'n maand kan inbring
om my te help om my skuld te kan maintain. Gaan 'n interessante gesprek wees. Baljie, Suidlike. Dankie manne, dit was lekker om met julle te gesels. Dankie dat jy geluister het. Ons hoop jy het 'n heerlike Vrydag, heerlike naweek. Na die wonderlike reëns, ek dink dit gaan binnekort baie groen wees. En ons sien uit om weer met julle te gesels volgende Vrydag 6:00. Lekker naweek. Dankie. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.